Sultan van Sowie kuier vandag in die Reine Wynheid. Dit is Bartu Eksteen en seun Pieter Willem wat die ateljee besoek. Baie welkom van my kant, Martelies Brink, en ek hoop jy luister lekker na die reeks van die Reine Wynheid. Alles beskikbaar op ons digitale platforms. En vandag, voordat ons kom by Bartu Eksteen wyne, gaan ons eers bietjie meer hoor oor die sukses van Suid-Afrikaanse wyne by die Decanter toekennings. Daar is die Bosendal Orai 97 punte, daar die 2022 dis Platinum wat toegeken is by die Decanter World Wine Awards. Dan ook die Steenberg Merlot 2022 97 punte, Monterochelle Syrah 2023 95 punte. Ook van Montrachet die Mico Red 2022 95 punte, dis beide goud vir hulle. Neil Ellis se Jonkershoek Cabernet Sauvignon 2020 25 punte, ook 'n goud. Dan die Nederburg Heritage Heroes, the Anchorman Old Vine Chenin Blanc 2024 95 punte en Zevenwacht se Z Collection Sauvignon Blanc 2025 95 punte. Die rede hoekom ek dit noem is om natuurlik die sukses van Suid-Afrikaanse wyne te belig, maar dan is daar ook die wyn vir die week van my kant af, en dit is die Nederburg Heritage Heroes, the Anchorman Old Vine Chenin Blanc 2024. Jare gelede het ek op hierdie wyn afgekom, so baie daarvan geniet, en ek is so bly om te sien hoeveel sukses hierdie wyn bereik, maar om vir jou meer van die wyn te vertel, het ek vir die wynmaker gevra, Jamie Williams. Hi Martelies, I'm extremely proud of myself and my team for making such a special wine. And the wine in question that I'm talking about is obviously the Nederburg Heritage Heroes, the Anchorman Old Vine Chenin Blanc 2024. Recently, we just secured a platinum medal at the Decanter World Wine Awards, which is also known as the Olympics of Wine. The same wine also received gold last year at the Decanter World Wine Awards, so this just shows the aging potential of this wine too. I always knew it was a special wine ever since I stepped foot in that block in Swartland. These old bush vines were planted in 1983, making them 43 years old this year. The wine is certified heritage vineyards under the Old Vine Project. So with old vines, your vinification technique has to be delicate, as you want to preserve and maintain as much of those primary fruit aromas as possible, while also keeping the integrity of the wine. So I vinify them using 3 techniques. Firstly, a small portion goes into amphora terracotta clay pots. The second portion goes into stainless steel tank, and about 70% of the blend actually goes into French oak barrels, first, second and third fill. Mostly I use second and third fill barrels as to not overwhelm the fruit of the wine. And the wine remains in there for about 7 to 8 months after individually tasting the components and then blending everything together. As I mentioned in the beginning, I am so grateful to my cellar team for helping me craft such a special wine. And you can pick up notes of yellow peaches, citrus, as well as a whetstone minerality. And it's supported by a palate that adds layers and complexity and fullness. The finish also lingers with those citrus notes. Baie dankie, die wynmaker van Nederburg se Heritage Heroes, the Anchorman Old Vine Chenin Blanc 2024, baie geluk met daai 95 punte wat hulle ontvang het by die Decanter World Wine Awards. Dit is tyd vir my gas vir vandag se wyn van die week en haar gunsteling koswynervarings. Ek vra vir Minke Elers om vir ons 'n bietjie meer daarvan te vertel. Welkom Minke. Hi Martelies. Sjoe, dis 'n baie moeilike een, veral as jou lewe so 'n bietjie om kos en wyn handel. Ek sal sê buite 'n braai waar my pa 'n medium rare fillet met 'n chimichurri sous en lekker crunchy broccoli met feta en amandels as 'n bygereg met 'n vars slaai by sy huis op sy stoep bedien met 'n wonderlike pinot noir of 'n glas chardonnay, sal ek sê van die ervarings wat ek al gehad het wat beslis vir my uitstaan is Culture Wine Bar in Breestraat. Het 'n fantastiese program waar hulle 'n Chardonnay crawl of 'n Chenin crawl of 'n Rosé crawl doen. En ek en my vriende was so 'n paar weke gelede by die Chardonnay crawl waar jy 20 plus wyne kan proe van die Hemel en Aarde Vallei, Stellenbosch, al die fantastiese wyn regions in die land. En self met die bemarker of met die wynmaker gesels oor die wyne. So dis 'n fantastiese program wat hulle het. En dan moet ek sê 'n kos en wyn pairing wat vir my uitstaan. Ek
Ek was bevoorreg genoeg om al by die La Colombes te wees en destyds by die Test Kitchen, maar een van die dinge wat meer haalbaar voel en bekombaar is en regtig 'n fantastiese ervaring was, is Creation Wines in die Hemel en Aarde. Hermanus se kant het 'n wonderlike fine dining ervaring met 'n wynproe. Ek het my ouers 'n paar jaar terug sin toe gevat en ek moet sê dit is een van die plekke wat vir my uitstaan. So dit is definitief van die lekkerste kos en wynervarings wat ek al gehad het. Maar niks beat 'n braai by my pa se huis op sy stoep met sy wynkennis nie. Baie dankie, dit dan Mienke Elers se gunsteling wyn en wyn ervarings wat sy nou al gehad het. Dit is so mooi om te hoor altyd as mense sê ja op hulle pa se stoep, né? Pragtig. So groot voorreg om hulle in die ateljee te verwelkom en die bottelvonkel word vir ons oopgemaak. 6 wyne van Barto Eksteen Wynlandgoed wat ons gaan geniet in die ateljee en 'n familiebesigheid soos hulle dit noem. Ons natuurlik Barto Eksteen saam met ons en sy seun Pieter Willem wat besig is om 'n lekker bottel vonkel vir ons oop te maak. Vertel vir ons, pragtig. Kyk net hoe mooi. Dit is net die mooiste geluid. Vertel vir ons van hierdie vonkel. Ons het die hele familie op die moeselys, so al 9 van my ma wat nou een van die dae 94 raak en ek en my vrou en die kinders en die kleinkinders. So dis goeie gene daai. Goeie gene, so dis 'n pragtige foto op die kerk. Ja, dis 'n mooi foto. Baie dankie. Netjies, ek moet sê dit lyk soos 'n modelfoto, dis pragtig gedoen. Baie mooi idee. Gesondheid julle. Kom ons begin die saak daarso gesondheid, ons kan hom so 'n glas. Daar is hy. Ek wil net vir die wat luister sê, die boks met glase het van my skoot afgeval op pad van die parkeerterrein af in. Op die grond met die verskriklike wind buite en gerol, letterlik soos 'n papier gerol oor nie dit 'n papierrol nie, maar 'n plastiek bottel rol oor die parkeerterreine. Waaragtig breek daar net een glas. Ons is dankbaar. Ons het net 3 glase nodig. Vertel ons 'n bietjie van die neus van die wyn en die terroir daarvan? Ja, so as ons die storie 'n bietjie verder moet gaan haal waar Dom eintlik vandaan kom. Eerstens ons name. Ek dink ons het 'n paar interessante name en is altyd mense wat kom vra waar kom die name vandaan, hoe het julle op dit gekom? En om heel aan die begin te begin het ons in 2011 het ons 'n wynakademie by Boland Landbouskool in die Parel begin waar ons die skoolkinders daar geleer het van wyn en hoe om wyn te maak, die sosiale verantwoordelikheid, ons prakties en akademie met hulle gedoen. En dit was die wynskool gewees. En beide ek en my pa daar gematrikuleer, so ons het gevoel wel is die enigste landbouskool in die wynlande, ons wil graag iets teruggee aan die wynbedryf en dit is waar die akademie idee vandaan gekom het. En ons het mettertyd het ons toe, nadat my pa by Hermanus Pietersfontein weg is, het ons die Barto Eksteen familiewyne nou bekend gestel en ons wou 'n tema gehad het. Ons voel 'n wyn is 'n lewende ding en elke wyn moet 'n naam hê. Dit is nie net 'n vonkelwyn of 'n Sauvignon Blanc nie. En die Dom moes natuurlik 'n naam gekry het wat by hierdie tema wat ons besluit het skoolagtig moet wees, het by die tema te begin aansluit. En toe ons begin dink aan name, toe dink ons, maar wat 'n lekker skoolnaam skakel nou in met 'n vonkelwyn en ons het gaan draai by Victrix Ledorm en ons het, jy weet, al hierdie mense gaan dink dit is iemand 'n swam in die wingerd of iets. Ons het ek en Sonay het jare terug het ek en sy vonkelwyn gemaak in ons garage in die dorp. En toe het ons hom nou mooi aangetrek en alles en toe noem ons daai ene kombuisbruis. Ons doen mos nou alles in Afrikaans. Fantastiese woord, En die kombuisbruis het toe nou arms en bene gekry en toe raak hy nou deel van die familie en dit is toe nou waar ons nou die elemente van 'n skool eintlik in die wyne se name wil gebruik. Dit is 'n fantastiese idee daai. So, toe ons begin dink, wel, luister, vonkelwyn is gewoonlik die eerste wyn waarmee jy jou aand sal begin of jou wynproe sal begin. Toe dink ons wel, waar begin jy op skool? En toe die konsep van Dom nou verbykom, toe sê ons, hal dan, wag gou, hier kom nou 'n lekker storie saam met die naam. Want natuurlik is die
een van die eerste goed wat mense vra wanneer hulle die wyn sien en die naam sien, dan vra hulle maar is dit enige verwysing na, jy weet, die wêreld se mees bekende champagne, Dom Pérignon? Sê ons eintlik nee, maar as hou van hoe jy dink. Ja, nee, assosieer dit, dis letterlik die Afrikaanse woord vir stupid. So as jy maar soos wat jy deur die ranks en deur jou grade klim, so raak jy maar 'n bietjie slimmer, maar op die ou ende As jy baie van drink raak jy slimmer ook. Ja, nee, definitief. Ja, en En praat dis dominant, dominus, dis die mooier beskrywing ook vir dom. So fantasties. En dit is die enigste klassieke Franse champagne styl versnit uit die Walker Bay vir die eerste een. Daar is nou, ek dink 1 of 2 ander ouens wat bygekom het, maar ons is die eerste ouens gewees wat al 3 die klassieke champagne cultivars gebruik het. So Chardonnay en Pinot Noir natuurlik die bekende, en dan die minder bekende een is die Pinot Meunier, of die Franse noem hom deesdae ons nou net Meunier. Ja. So dit was altyd vir ons lekker geweest om met daai 3 cultivars te kon werk en om te gesê het, wel, ons is een van die enigstes, een van die min in Suid-Afrika, die enigste geweest in die Walker Bay omgewing. En Chardonnay en Pinot Noir wat nou natuurlik 'n wat baie bekend en baie gewild is uit ons streek uit, maar bitter min mense maak vonkelwyn of Kap Klassiek van dit. Ja. So ons het net gevoel in die witwynkant is ons in die Sauvignon Blanc kampie. Maar om Chardonnay dan nou te plaas waar hy hoort, het ons gedink wel vonkelwyn is sy beste tuiste, en as ons dit sê, dan vryf ons altyd die res van die ouens in die valleie bietjie op, maar daar's altyd 'n bietjie gesonde banter tussen ons wat dit aanbetref. Maar al 3 die cultivars word al in sapvorm versny, so ons gis die cultivars al saam. Na dit probeer ons so nog in die eerste helfte van die jaar probeer ons dit botteleer vir die tweede gisting in die bottel, om seker te maak dat die wyn so lank as moontlik op daai gismoer kan bly. En dan is dit tussen 24 en 36 maande op die gismoer, afhangende van die oesjaar. Natuurlik dunner of ligter oesjare sal hy 'n bietjie langer lê. Warmer en ryker oesjare soos 23 sal hy dan nou natuurlik net 'n bietjie korter. So dis 24 maande die spesifieke oesjaar wat hy op die gismoer gelê het. Dis 'n gelukkige wyn. Jy weet, dit is regtig, dit is een van daai wyne wat jy wil rustig heel dag lank yskoud sit en tuig. Ja. En dit is natuurlik die sultan van Savvy wat hier sit. Dit is, ons gaan nou 'n bietjie praat oor die Sauvignon Blanc nou, maar Bartu, ek voel baie sleg dat jy hier is, want jy is die opkrikke meneer. Baie dankie weer eens dat jy gekom het. Ek sê vir jou, ons kom maar 'n bietjie die datum uitgestel het, maar ek waardeer die professionaliteit waarmee die saak getakel het. Hoe gaan dit? Wat het gebeur? Mag ek maar vra of nie? Jy kan maar vir my vra, ja. Ek is nou die trotse oupa van 4 kleinkinders, en ek het 2 mannetjies wat nou so, een het nou al 4 geslaan en die ander een is in September 4, en nou kuier hulle op die plaas, en ek het 'n Vespa. Oupa moet nou vir ons 'n lift gee. Nou laat ek hulle blootjies trek, nou sê, nou wen nie enetjie. Nou sê ek vir Pieter Willem se ene wat nou tweede moet ry, gaan verder met jou ry, hoor. Moenie vir die ander een sê nie, ek gaan verder ry met jou. Nou laai ek hom op die Vespaatjie nou, maar hy sit tussen my bene. Ja. Nou ry ons so draai, en nou kom ons terug. En ek parkeer. Pieter Willem help hom nog af, maar hy klim nou af, en toe hy nou afklim, as hy is nou klein, hy moet dan iets vashou. Ja. En hy vat dan die throttle, Ja, wat is die petrol, ding, die maar petrol, Hy draai die oor soos ja, dit hy draai toe nou hy hou toe mos nou vas, en hy draai die skooter se oor, en toe vlieg die ding onder ons uit. Gelukkig, hy het toe nou vir Sion gegryp, en ek is toe nou aan met die skooter sonder dat ek kon beheer oor hom het, en ja, en toe het my Achilles nou in die slag gebly. Hoe gaan dit met die herstel? Okay. Ja, dis lank, is seer, ek wens dit vir niemand toe nie. Baie sterkte. Ons gaan maar nog 'n glasie wyn moet drink daarvoor. So Sion het 'n storie in die toekoms, jy weet, jy het vir pappa daar, vir oupa daarso omtrent, ja, kom ons sê maar 'n moeilikheid gegee. Ja, baie oulik. Ons praat vinnig oor familiegeskiedenis, en ek sê vinnig nou maar eintlik in aanhalingstekens, want julle is verskeie generasies in Suid-Afrika wat wyn maak. So 1702, so ver terug, Bartus, ek het nou reg verstaan, het jou familie begin wyn maak in Suid-Afrika, of boer in Suid-Afrika? Uit Heinrich Oswald Eckstein, dis sy oorspronklike van, beteken hoeksteen.
Hy het in 1702 in die Kaap gekom as 'n adelbors in die vloot. En die Duitsers van Duitsland af. En ja, hy het nooit self wyn gemaak nie, maar hy het verskriklik goed gedoen vir homself. Hy het 'n klomp plase gehad en besighede, wynplase. Hy het 'n groot deel van Constantia besit. So Wat het daar gebeur? jong, ek weet nie, ek dink hy het te veel vrouens gehad op die ou end. Dit is dalk een van die redes. En ek wil eintlik na hierdie kommissies toe gaan en kyk of ek daai grond kan terugeis. Dink jy ek het 'n kans? Jy kan altyd maar gaan kyk. Hy wat die waagie wen nie. Ek dink ek moet kommentaar hier lewer. En as jy sien daar in Welgemoot is daar nog 'n Eksteenstraat, né? Goed. Dit was ook sy grond. Okay. Daai hele Welgemoot, Loebenstein. Loebenstein is die dorpie waarvan hy gekom het. Okay. Dit is waar die Loebenstein woonbuurt vandaan kom. Ja, so, omtrent ver So terug. ja, maar daarna was dit, ek weet, Eksteens het maar meeste van hulle het maar geboer en hulle was wingerdboere. Ek kan nie lekker agter die geskiedenis kom van hoeveel het wyn gemaak. My oupa het 'n bietjie wyn gemaak. Ons het op Labrie geboer. Labrie en Franshoek was ons familieplaas vir 3 geslagte. So, En mooi wyne. die wyn wat ons van Labrie maak is 'n storie wat ons kan later vertel ook, maar dit is nogal iets unieks. Maar ja, so my oupa het so 'n bietjie meer rabatwyn gemaak in daai dae. Maar op watter stadium het jy toe gesê, is dit in die bloed? Is dit maar net ervaring van een gesin tot die volgende gesin? Baie mense sê ja, dis in die bloed. Ander mense sê dis maar nou net iets wat jy ken. So hoekom het jy toe besluit om wynmaker? Kyk, ek was toe nou in landbouskool en ek het nou obviously wou ek iets in landbou doen. En toe my pa nou die plaas verkoop, toe ek in matriek, ek het glad nie 'n idee gehad om 'n plaasbestuurder te word nie, om vir 'n ander ou te gaan boer nie. En dit was eintlik baie interessant, ons moes maar naweke het ons in die kossies deurgebring. Jy weet, ons het elke 4de, 5de naweke afnaweek gehad, want ons het fisies op die plaas nog gewerk daai tyd. Ons het oor naweke op die plaas ook gewerk. Ja. En toe sit ek in die ontspanningssaal en ek lees toe die rapport het so 'n bylaag gehad, soos die tydskrifrapport, maar daar's toe nou 'n beroepsbylaag. En ek lees toe van 'n wynmaker. Ek dink, "Jesso, nooit gedink daar's 'n ou daar by die kelder wat my pa altyd die druiwe loop aflaai en ons speel op die stingelhope en die doppelhope as kindertjies. Daar's 'n ou daar binne wat eintlik daai druiwe vir my pa omskep in iets wat 'n mens kan geniet." En toe begin ek meer ingaan daarop, toe dink ek, nee wag, ek gaan die dinge gou gee. En dit is waar ek toe nou besluit het, ja. Wel, die gou het goed verloop, Sorry. so op verskillende vlakke natuurlik groot naam gemaak. Ons gaan praat oor daai reis en ook Pieter Willem wat besluit het hy volg ook in daai voetspore en was in 2010 aangewys ook as Winemakers Club Winemaker of the Year. Daar is 'n klomp toekennings agter sy naam oor die jare en al die pad daar van Elsenburg tot waar hy vandag is, 1996, het jy die Generaal Smuts trofee gewen vir 'n rooi wyn van die streek ook. Kom ons praat bietjie oor Walker Bay asseblief. Walker Bay, wat maak hierdie area goeie wyn terroir, sal jy sê? Ja, ek dink dit het alles te doen met die invloed wat ons uit die Atlantiese Oseaan kry. Die verskillende grondtipes wat ons ook daar het en dan natuurlik die wye verskeidenheid sy hellings en jy weet daar's weggesteekte plekkies en ek dink die groot woord waarvan almal altyd praat is koel klimaat. Ons is geneig om wyne in ons omgewing te maak wat meer elegansie het. Sure is 'n bietjie varser. Daar is 'n bietjie meer finesse as 'n mens kyk na in dit vergelyk met die warmer streke. Ek dink as jy wat ons van praat, die ander kant van die berg toe gaan, raak dit warmer, die wyne raak meer intens, dis dieper. En dit is hoekom cultivars soos Sauvignon Blanc, Pinot Noir, daai meer delikate cultivars altyd baie goed doen by ons, want dit verkies daai koeler klimaat en dan wat eintlik nogal baie uniek is en nou praat ek meer spesifiek van waar ons is in die onderste kant van die Hemel en Aarde vallei, is die grondtipes nogal baie uniek, veral vir 'n kusstreek. Ons is in die Hemel en Aarde verdeel in 3 wyke, maar die onderste deel, dis nou, onder is Hemel en Aarde, dan kry jy Upper Hemel en Aarde en heel bo is dit Hemel en Aarde Ridge. Maar die Hemel en Aarde deel spesifiek waar ons is die grond uniek in die sin dat dit
Bokkeveld skaliegrond is wat tradisioneel meer in die binneland gevind word. So ons is een van die min kusstreke met skaliegronde wat eintlik baie goed doen vir rooiwyn en veral Pinot Noir, en dit is 'n bietjie van 'n armer grond, en ons sê ook mos maar altyd 'n wingerdstok is soos 'n kind. As jy hom alles gee wat hy wil hê, dan bederf jy hom. So hy moet 'n bietjie swaar karakter hê. Moet 'n bietjie swaar trek om karakter te kry. So ons bietjie stres ervaar. Ja. Moet 'n bietjie stres ervaar. So ons is geneig om te sê dat ons wyne redelik goed karakter wys, en dit is nie warm klimaat met jy weet verskriklik baie sonskyn en hitte om rypwording te bevorder nie, maar daar's ook armer gronde. So die wingerdstokke trek 'n bietjie swaarder, die oeste wat jy kry van jou wingerd af is 'n bietjie kleiner, maar dit gee vir jou beter konsentrasie en meer kompleksiteit. In 93, soos ek verstaan, het jy in daai rigting beweeg. Ons het nou, soos ek sê, die Dom geproe. Dit is hulle MCC en die pragtige mooi name soos wat ons gaan beweeg, die Meester, die Houtskool, daar's geskiedenis daar met alles. Daar is die lekker Malbec daar, ons het die Fluister en natuurlik die professore, die groot menere wat nou na vore gaan kom. Hoekom het jy in 93 besluit Walkabout? En toe het jy Hermanus Pietersfontein gaan stig, 'n mede-stigter daar gewees en vir lang periode van tyd 'n wyn gemaak. Net die idee dat jy na 'n area toe gaan wat nie bekend is vir 'n wynstreek nie, en ewe skielik het jy die naam nou vir mense bekend gemaak en gesê kom maak hier wyn, dit is 'n goeie opsie. Na Elsenburg het ek by Rooiberg Keller begin, en ek is daarna by Olla Olivier ingeval by Romansrivier Keller in Woolsley, wat eintlik my ou groot mentor was, nee, ek was baie lief vir Olla. En ek wou uit, jy weet, ek het net gevoel, en ek praat nou nie, ek veralgemeen nie as ek het sê nie, maar jy weet, die koöperasiestasie daai tyd was maar redelik gefokus op alles word in 'n pot gegooi. Jy weet, is resepwyne, daar is ouens wat moeite doen, maar hulle is te klein en dan kan hulle drywe nie apart gehou word nie. Deesdae is dit totaal anders. Deesdae kry jy 'n landgoedkellertjie binne in 'n koöperatiewe wynkelder. So ek het maar net, ek wou uitklim. Ek wou en toe ek nog 'n assistent wynmaker, en toe kom hierdie advertensie van eerste wynmaker toe nou by Willekrans in Botterivier. En toe gaan ek daarvoor. En toe was ek toe nou, ja, die eerste wynmaker eintlik in daai hele Botterivier streek, want toe, kyk, daar was ou wynkelders soos Beaumont, Compagniesdrift, daai tyd, maar hulle het nog nie kommersieel wyn gemaak. Jare terug het hulle, en self op Willekrans op die plaas, was daar ook 'n ou wynkelder. 93 is toe nou die jaar wat Pieter Willem gebore is, 94 is Janie gebore, maar ons is so, dis vir ons baie spesiale tyd van ons lewe. Albei ons kinders is op Willekrans gebore. Die eerste jaar wat ons Sauvignon Blanc toe maak, is 93. En ek het net besef, maar ja, hier is iets wat nogal besonders is aan hierdie kultivar, omdat daar 'n bietjie koeligheid is in Botterivier. Nou nie so veel soos wat miskien meer in Hermanus se kant, Hemel en Aarde se kant toe nie, maar daar was definitief 'n koel klimaat wat die wyn besonders gemaak het. En toe by die Gogga, toe het ek Sauvignon Blanc mal geraak, en toe het ek later die Sauvignon Blanc onder my eie etiket begin doen in 98, en toe in 2000 Syrah bygebring. Toe was daai twee nogal my twee groot passies vir lank. Ja. Nou, Hermanus Pietersfontein het ons toe in 2006 begin, en natuurlik toe Sauvignon Blanc het ons fokus gebly. Ons het 4 verskillende style Sauvignon Blanc daar gemaak, maar ook Bordeaux en Rhône was die twee ander fokuspunte met 'n natuurlike rosé, wat ons eintlik vandag ook hier moes gehad het, want dit is 'n storie agter 'n wyn wat mense altyd probeer afskryf as 'n cheap and cheerful, maar Vertel hom.
kyk, ek het self nooit rosé gedrink. Ek het gedog dis 'n girly drink. Jy weet, Men don't drink pink drinks. Ja. En daar was baie vrug natuurlik by die wat 'n mens geken het. En natuurlik in die verlede was alles is effe soet geweest, nee. Jy kan ook self onthou, alles was effe soet. Ja. En dit was nie lekker nie. Jy weet, ons het almal ons tande gesny daarop. Ek kan onthou my pa het vir my by Sondagmiddag etes het ek en my broer elkeen so 'n vingerhoed, so amper so nagmaalglasie KWV Petteland rosé gekry. Semi-soet. Dit was ons Van die Petteland. KWV kwota af. drankie saam met ete, né? Ons sê dankie vir hulle Ja, vir daai ja, kwota tot jare. vandag toe. Ons Ja. is nog Dit op het oupa so se in ons kwota. keel afgegooi en dan het ons geëet. Maar dit was die blootstelling. En ek wou toe nou dink, wag, ons hele filosofie rondom wyn maak is om 'n bietjie uit die boks uit te dink. Ons toets die water konstant. Jy weet, dit help nie ons maak 'n wyn soos die buurman maak, maar ons is 10 keer kleiner en ons kostes is hoër en ek sê vir jou, jammer, ons wyne gaan nou 'n bietjie duurder wees as gevolg van kostes. Dis nie jou probleem nie, dis ons probleem. Maar as ons hom kan uniek maak en totaal uit die boks uit. En daar's 'n goeie storie en die wyn is goed en jy kan so 'n paar goedjies daar in die muur sien wat daar hang ook al van die wyn, dan maak dit sin. En toe voel ek rosé, almal het daai rosé so semi-soet gemaak. Kyk, deur die tyd het ons mos nog maar gesukkel om goeie materiaal te kry toe ons nou in 'n isolasietyd was. En baie druiwe het gelei maar onder virus rolblad en kon nie ordentlik ryp word nie en my gevoel is, nou my persoonlike gevoel is dat ouens het gesukkel om goeie rooiwyn te maak, maar kom ons maak rosé. Maar jy moet nog altyd goeie druiwe hê om goeie wyn te maak. So jy het ook die goeie rosé gemaak. Kom ons maak dit semi-soet en proe dit lekkerder. Kom ons verkoop dit as 'n 1 jaar wyn. Ja, kom ons verkoop dit ook as 'n 1 jaar wyn. Ons verkoop dit as ons bemark is as 'n somerwyn, ja. Maar na 'n jaar is dit ondrinkbaar in elk geval. So dit is die idee miskien hoekom dit 'n somerwyn moes gewees het. En toe begin ons en ons dink, wag, ek gaan nou iets totaal uit die boks uit met 'n sapversnit. Ek wil die integrasie is een van die kernwoorde vir my in wyn maak. En ek wil daai integrasie kry, maar dit vat lank. Dit is of in 'n vat en 'n versnit of op 'n tank op sy gesmoer. Dit vat 'n redelike tyd, dit vat 'n jaar of selfs langer. En hier het ons nou maar net 'n paar maande voordat ons dit wil bemark as 'n jong rosé voel ons nog steeds, jy moet hom jonk en vars drink. Dink ek, waar gaan ek 'n integrasie vandaan kry? Kom ons maak 'n sapversnit. Nou, hoe versny jy sap as jy nie sap kan proe nie? Jy kan sap proe, maar jy kan nie bepaal. Jy weet nie wat kom as wyne uit. Wat 'n persentasie van wat nie. Toe het ek nou sommer so in my kop 'n blend opgemaak uit ondervinding en gesê, okay, ek wil daai rooi bessievrug van Grenache laat domineer. En 'n bietjie meer van daai manlike kant van die Shiraz, die sigare en die leer en die rook en daai, ja. Mourvedre gee vir my daai petricor, daai vars aardse reuk as dit begin reën. En Viognier is die ou in die orkes met die driehoekie. Jy weet, daai ou... Is Viognier die man elke wyn die... Also, ja, nou nie op sy wijnmakers het nie daai driehoekie gespeel in hulle jong dan nie. Maar haal hom weg en mis jy hom, nee. Ja. Kom jy agter hy's daar, nie? Ja, jy hoor hom skaars. Ja. En dit is Viognier, soos jy sout en peper in jou kos. Jy gooi net so 'n klein bietjie en as dit dubbel is dit nog altyd min, maar dis te veel. Ja. En toe het hy versnit gewerk en ons het hom met 'n teesakkie ook gegis. Jy weet, ons het 'n groot teesak bo ingehang, ongeroosterde uitkoud chips, skaafsels. So as jy hou van 'n flou tee, dan het jy jou sak mos uitgetrek uit jou koppie uit. Ek hou van 'n sterker tee, ek het hom langer gelos, maar ons het dit uitgehaal om berede ons wil nie hout gee vir die wyn nie. Ons wil net 'n bietjie struktuur en diepte gee. So jy het nooit as iemand vir my gesê het, hy ruik hout, dan het ons met ons hand totaal oorspeel. En toe het ons daai wyn op daai styl by Hermanus Pietersfontein met bloos begin, maar daar het ons 5 Bordeaux variëteite gemaak. En in my laaste jaar in 2014 toe doen ek 'n proef met die Rhône versnit. 4 cultivars. En ek bottel die wyn en ek doen 'n 3 oesjaar plus die daai proef sit ek blind voor al die personeel. Ek sê vir my wat een is julle beste en almal het gegaan vir die proef. Toe besluit ek, okay, hier gaan ons nou. Loos was die een by Hermanus Pietersfontein of is nog steeds vir my een van die mooiste name vir 'n rosé. Wat gaan ons dit nou doen?
En toe op die ou end was dit die laaste naam wat ons gekry het, was die rosé. Ons het gesukkel en hier sit die naam langs my. My vrou se bynaam Pragtig. was daai tyd onder 'n paar van haar vriendinne Blom. Ja. En blom is mos nou mooi ook in die wyn in die skoolkonteks wanneer jy when you bloom, when you flourish, wanneer jy blom, wanneer jy ontluik. En toe raak dit blom. En hy was toe die eerste rosé in die geskiedenis wat deur Platter Wine Guide genomineer was vir 5 ster in 2017. En van toe af het ons nooit minder as 4,5 ster vir ons rosé gekry. So ons baie trots op hom. Vaderland, wat 'n Ja. fantastiese storie. Ek sien daarna, ek het hom nog nie geproe nie. Ek ken hom nie eintlik nie, so ek gaan kyk want ek drink nie so baie rosé nie, so ek dink dis dalk waar die fout inkom, maar nou kan ek nie wag om hom te proe nie. Wat doen Vionier? Mense bekeer hulle self tot daai wyn, Jy hoor. kan dink- Ons jy het al kan baie dink- mense ek bekeer. is nie maar- moeilikheid. Semi-soet drinkers en nie Ja. rosé drinkers word baie maklik bekeer. Sê met jy daai ek moet bekeer word, is dit wat jy nou eintlik vir my? tot daai wyn. Ek is nie Tot ordentlik genoeg vir jou nie. Dink jy sorry, niks maar gesien. die gesprek oor Vionier gee nie geforse idee. Ek hou daarvan om vir Ja. mense ook die geleentheid te gee om te leer, so Sauvignon Semillon wat baie keer in sekere Sauvignon gebruik word, so 10% net om 'n bietjie struktuur te gee. Wat doen Vionier? En ons is nie besig om Vionier af te breek nie. Nee. Dis natuurlik mense wat luister wat seker mal is oor 'n spesifieke Vionier en 100% Vionier. Ek vind dit ook moeilik om hom 100% te drink. So, wat doen hy? Moeilike kultivar om as 'n enkel kultivar mee te werk. 'n Redelike dik skil, dis moeilik om sap uit hom uit te kry. Ons druk hom partykeer sommer 2 of 3 keer in die pres. As ons die doppe uitgooi en ons sien nee, kan nog 'n bietjie uit, dan gooi ons hom weer in en ons druk hom weer. Maar is ook verskriklik aromaties. Hy bied nogal vir jou 2 verskillende karakters of jy nou met hom werk soos wat ons doen in rosé en soos wat ons met hom werk partykeer met die Shiraz gedrewe versnitte wat tot die Vionier saam met die Shiraz gis. Aan die rosé kant bring hy 'n bietjie van sy eie blomme karakter, daai blomme bouquet, daar's 'n parfuumagtigheid aan hom en dit is hoekom daai 4 na 5 na 6% toe wat ons op die rosé gebruik net mooi werk want hy is so aromaties, hy kan baie maklik oorheers. En dieselfde geld eintlik vir die rooiwyn kant wanneer jy Shiraz en Vionier saamgis soos wat hulle tradisioneel dalk sal doen in die Rhône streek in Frankryk wat dit eintlik ook weer net daai soos wat my pa gesê het, daai sout en peper wat jy bysit. Dis daai 2 of 3 of 4% wat hulle saamgis. Soos ek gesê het, dis 'n kultivar met 'n baie dik skil, daar's baie tannien wat uit daai skil kan uitkom. Daar's baie aromatiese komponente wat ook kan uitkom. En wat robuust, ja, hy's groot, Hy's dis taai en ek dink dis hoekom mense sukkel met hom as 'n enkel kultivar want jy Ja. kry baie van dit. Jy wil natuurlik soveel as moontlik liter sap van 'n ton druiwe afkry en dan druk jy hom harder en hoe harder jy begin druk hoe meer van daai kry jy die skil uit. Ja. Waar as jy hom saam met rooiwyn gis, dan ekstraheer jy alles uit die doppe uit. So as jy oor 5 of 6% begin gaan, dan is jy geneig om nogal redelik van daai robuuste karakters te kry. So daar's 'n bietjie magic wat gebeur as jy daai klein bietjie bysit. Jy bring daai speseryagtigheid van die Shiraz lig hy baie mooi uit. Hy bring 'n bietjie van sy eie parfuum by. En dan wat nogal interessant is dat Vionier wat 'n wit druif is, help om die kleur van die Shiraz wat 'n rooi druif is te stabiliseer as gevolg van al daai tannien wat jy uit die skilletjies uitkry. Maar kyk, die Franse maak nou al vir baie meer jare as ons wyn, maar hoe hulle op daai eksperiment afgekom het en eintlik besef het, ja, maar kyk hoe goed werk dit. Kom ons draai hom net 'n klein bietjie af, ons maak die persentasie minder en daar lig hy die Shiraz net so dat hy mooi bydra wat hy moet bydra. Yes. Ja. Dis fantasties, ja. Ek wil eintlik 'n bietjie meer weer gaan kyk na Vionier want my gevoel is altyd die mooi Vioniers se alkohol lê almal hier by 14 en meer. Ek wil jy wat wyn drink teen daai alkohol nie. Ek het nog baie mooi Vioniers gedrink wat 'n 13, dalk 'n 13,5 alkohol wat vir my heel aanvaarbaar is het. Ek is oop vir oortuiging, Nog nie daar nie. maar ek sal dit graag Ja. meer wil ervaar want Dan wil dan werk. as jy die paar wat ek geproe het wat laer in alkohol was pragtig. Ja. Maar as man, Ons gaan nou 'n bietjie praat oor die naam wat jy het in Sauvignon Blanc en die bynaam waar die Sultan van Savi vandaan kom. Dis hoe jy aanlyn beskryf word. Ek het nog nooit daarvan gehoor nie. Ek sou gesê het, jy weet soos wat 'n mens praat van Beiers is die koning van Pinotage. Is dit nou nie genoeg om die koning van Sauvignon Blanc nou die Sultan wees? So ons gaan nou 'n bietjie daaroor praat. Ja. Terwyl jy want ons het nog 5 wyne om te proe. Pieter Willem gee vir ons die volgende wyn skink.
En voordat ons daarby kom, wil ek vir jou gevra het oor Labrie. Jy het gesê jou pa verkoop toe die plaas. En nou dink ek myself, jy as seun wat ook nou in die landboubedryf wil ingaan, jou pa verkoop nou waarop jy groot geraak het, gewerk het jy dit moeilik ervaar en jy het gesê die interessante wyne wat jy daar gemaak het. Ek ken nou maar tans die Affinity, as ek nou reg onthou. Hier was 'n restaurant hierbo wat van hulle wyn aangehou het en ek het hulle letterlik van my boks een kant gehou. Was nog net dit oor gewees en dan gaan dit nou ja, so ek was baie lief vir hulle wyne vir 'n lang tyd. Ek nou die dag weer gepraat van een van hulle wyne as die wyn van die week. Vertel vir ons net daarvan en die op die ou end daar vertrek. Jou pa ja, ek het ag jy weet 'n mens kan nie die klok terugdraai nie, so ek kyk vorentoe. So toe ek nou my in die Walkaby gevestig het in die koel klimaat, het ek net gevoel ek het vrede gemaak met die feit dat ek nooit met ou wingerd gaan werk nie. Want ek is nou in 'n jong area, jy weet in ons noem dit pionierwerk, Bart. Dis pionierwerk daai. is dit wat ek noem dit nou maar ek sien dit maar van 'n my gou van die benadering. Ons jou laaste wyn kom ons by die pionierswerk. Ja, die rooi wyn. Sauvignon Blanc, Ja. Sauvignon Blanc Suid-Afrika uitgebring het, is ek nogal baie geëerd gewees om een van die pioniers van Sauvignon Blanc in die boek genoem te word. So dis 'n groot eer. Maar terug te kom na die Franshoek. Kyk, ek is mos daarom nou 'n gebore Franshoeker en ek sou doodgaan as 'n Franshoeker. En ek het baie pelle in ons skoolgroepe en ons weet ek is tot standaard einde 7 nog in Franshoek gewees. Eintlik nog begin standaard 8. En ek het hierdie droom gehad om een keer in my lewe van ou wingerd in Franshoek een keer net wyn te maak. Ek wil dit graag doen van Semillon, want Semillon, Franshoek is so half die hoofstad van Semillon in Suid-Afrika. Ja. Semillon is ook vir my hierdie as poestertjie van die wynbedryf. Jy weet, ek weet nie of hulle nie almal op dieselfde teiken skiet nie. Dit is so all over the show. Jy weet, daar's pragtige Semillons, maar daar's nie rigting nie. Edmund de Blanche het ons verlede jaar die trofee gewen, die Genaalsmaat Sofie vir Semillon. Hy was hier toe ons dit ook geproe, maar hy is baie lief vir sy Semillon. Ja, hy maak mos 'n volledige Semillon. En ek weet die oudste Semillon is ook in Franshoek, die oudste wingerde. Yes. Vir jare het ek probeer drywe kry van hierdie ou wingerde en ek kon dit net nie in die hande kry nie. En toe of die produsent gebruik dit self of 'n goeie handelsmerk soos Boekenhout's Kloof wat 'n uitstekende Semillon maak. Ja, dit is hulle koop dit op. Vaderland. Ek het 'n baie verouderde Semillon by hulle gekoop sommer vir 'n verjaarsdag geskenk. Nou probeer ek onthou, was dit 'n 2015 of 'n 2014 of iets in daai rigting, maar dit is so mooi. Dit is die mooiste. Prachtige Maar dis mos een helling van hulle wat so spesiaal is, soos ek dit verstaan. 'n Spesifieke helling, maar dit is nou al wat ek weet van daai storie. En toe het ek die dinge op Facebook gaan bemark, nou asof ek nou gaan drywe kry op Facebook. Ek weet nie hoekom, ek was heel mal gewees Maak om dit pleis, jy weet nooit. Ja. Maak dit seker jy word iemand. Nee, hy maak nou 'n post met mooi fotootjies. Hy lê nou sy droom uit. Maak dit pleis gee my die hele kans. droom op Facebook Ja. en hier kom hy buite. Jy weet die ouetjies, die vissies wat nou byt. O, dit is 'n fantastiese idee. Jy gaan nou baie mooi wyn maak van sulke ou druiwe. O, ek wil ook die wyn proe. Ja, maar ek wil dit koop. Nee, ouens, waar is die ek sê ek druiwe? soek die druiwe. En hier kom een, hy was Donovan Ackerman was die wynmaker op daai stadium by Rickety Brits en hy gee vir my net so een sinnetjie. Jy het my nog nie gevra nie. En ek bel hom. Ja. Ek ken hom. Ek sê Donnie praat met my. Hy sê vir my, jong, hulle het 'n 4 hektaar wingerd. Ou wingerd. Dit is nie hulle se nie, maar hulle kyk na die wingerd en hulle het gebruiksreg op die druiwe. Ja. Hy gaan my kan help. Ek sê vertel my meer van die wingerd. Nou kyk as ek die storie vertel en begin ek so half partykeer juk hier in my hoeke van my oë en Ek tog nou net jy sê begin huil van ja, jy weet, dit is regtig. emosie. Dit is 'n bietjie emosioneel. Hy sê dis 'n blok wat in 1905 geplant is en dis 120 jaar oud verlede jaar toe ons dit pars. So. Ek het verlede jaar my 40ste jaar in die wynbedryf gevier Baie geluk. en dit kom van Labrie af. Jo. En ek vat my ma saam wat nou hierdie maand 94 raak en ons staan in hy wingerd en 'n pel wat 'n fotograaf is, het uit die Kaap uitgekom, Petrus Tron.
En hy neem die mooiste foto's. Hy sê hy wil die geld hê. Ek sê vir hom voor die tyd, ek sê Peter, is hierdie tyd van die jaar, gaan my geld in vate en in parskostes en sulke goed en drywe en so. Ek het nie jou geld vir. Hy sê dis nie wat ek vra nie, maar hierdie moet op film vasgelê word. En hy ry uit die Kaap uit om die foto's te kom neem en ek staan daar so met my ma in die wingerd. En ek sê vir hom, ma, weet nou, hierdie foto is ongelooflik om te dink dit verteenwoordig 3 generasies. Sê wat bedoel jy? Is net ek en jy, sê nee, die wingerd is 30 jaar ouer as ma. Sjoe. En ma is 30 jaar ouer as ek. As Pieter Willem op die foto was, ek is 30 jaar ouer as hy. As Elian op die foto was, is dit weer nog 30 jaar, toevallig. Ja. So kon die wyn se naam kon eintlik 30 gewees het, maar toe is dit nou in 1905 wingerd. Dis 'n droom wat waar geword het. Die wyn se naam is nou Droom, wat ons in Oktober gaan vrystel. Sien uit, wonderlik. En die 1905 is nou die gepaste prys vir die wyn ook. Dis van okay. Probeer nou uitwerk hoe ver ons nou gaan met hierdie een manier dit te sê, dis mooi dat hy loop. Nee, ons het die boek redelik op sy kop gedraai, want nou, ek bedoel, jy wil nou baie graag iets besonders maak van die wyn, en hy begin toe by die groot koppe van Semillon in die Franshoek omgewing, begin hy 'n bietjie kers opsteek, en hy vra 'n bietjie, jy weet, hy probeer 'n bietjie agter die kap van die bel kom, wat is die beste manier om met hierdie ou druiwe te werk, en dit Ek het ook geloof so, Godfrey maak ook gesels. Ja. En op die einde van die dag is dit 'n tegniek wat, jy weet, heeltemal teen ons grein gaan, waar ons gewoond is, as jy klaar gegis is, maak jy die klaar gegiste wyn mooi skoon, jy sit 'n klein bietjie gismoer by, jy sit swaal by om te beskerm, en jy top elke 2 na 3 weke toe jou vate, en jy ontleed, en jy maak seker is gesond, en hier kom hy na my toe, en hy sê vir my, maar luister, ons gaan nou 'n koelbox bou, wat ons bo oor hierdie 300 liter vat gaan sit, ons gaan die wyn wild gis in hierdie vat, en ons gaan hom, nadat hy gegis is, gaan ons vir hom 'n metaalprop indraai, ons gaan die koelbox boor om sit, en ons gaan vergeet van hom vir 'n jaar. Geen swaal, op sy dikboer, Alles net so gelos teen 4 grade Celsius geloop vir 12 maande. Hy sê, pa, doen dan nou alles net mooi die teenoorgestelde van wat jy my geleer En dis nou 'n gamble, maar jy weet, as dit betale uit, jy weet. Ja. Nee, ons het hom nou gebottel in April, en toe ons nou daai boks afhaal, toe nooi ons 'n klomp vriende en wynmakers om maar die vallei uit. Ja. Ek sê, kom kyk net, deel net met ons moet net kyk of daar dalk wyn in die vat nog is. Dis wat se risiko daai wyn teen gemaak was, en ek haal toe die wyn uit met die wyndief uit die vat uit, nê? Ja. En ek tap dit in 'n glas, en ek gee vir hom, en ek sê, jou beurt, dis jou eer om dit eers te proe. En ek hou net sy gesig dop, maar toe hy sy lippe so op 'n tyd trek, en sy oë so groot maak, toe sê ek, toe dink ek, ja, gaan jy dit weer kan doen? Ons wil nie weer. Gaan jy hom weer doen? Nee, dit is kon nou 'n hele nuwe rigting gewees het daai. Ja, ons sal eintlik ons fokus hou soos wat dit is, en wat is jou ma se naam? Ria, baie geluk met die 94ste. Ek dink ons kan haar op die 18de. Op die 18de van die maand. Gesondheid op die 94 jaar wat sy vier. Dis net fantasties. Sy sou kan sien hoe dinge ontwikkel het oor die jare, nee. As 'n mens 94 word, nee, dan kan 'n mens mos langer verjaarsdag hou. Dis mos dit is so 'n mylpaal. Mense mos jy kan nou al begin. Ek hou 'n verjaarsdag vir 'n week as ek verjaar. So dit is ek voel mens moet dit doen met geliefdes. So sy doen die hele jaar. Dit sy vier die hele jaar. Nee, dis fantasties, want ek voel net ook hierdie wyn, toe ek die oomblik toe ek aan neus ruik, toe wil ek, dit maak die geluk, ek dink die endorfine het begin vrystel van hierdie pragtige neus, nog voordat ek enigstens geproe het. Wat 'n fantastiese wyn, hierdie Sauvignon Blanc, die meester. Wat 'n jaar is hy nou, 2024? 2024. So hy het ook al bietjie kans gehad om persoonlikheid te ontwikkel. Vertel vir ons van die wyn en daai eerste Sauvignon Blanc wat jy geproe het, toe sê jy, hier's iets hier. In hierdie streek met hierdie variëteit. Kan jy onthou watter karakter daai Sauvignon Blanc gehad het? Ja, kyk, het dit baie verander, nê. En die eerste ding wat ek, voordat ek vergeet, moet ek net noem. As ons kyk nou op 'n Sauvignon Blanc bottel, of op 'n wynbottel, en jy sien daai oesjaar, die datum op die bottel. Ja. Dis nie die vervaldatum nie.
Dankie. Ons bespreek dit Ja. gereeld met Sauvignon Dankie. Blanc asseblief. Ja nee. En ek is 'n groot ambassadeur vir die verouderbaarheid van Sauvignon. En ek het dit nou al oor en oor bewys hoe goeie, goed verouderde Sauvignon Blancs kan saamgesels met enige ander witwyn in die wêreld. Definitief. En hoekom hy partykeers ook maar op die moet tweede viool speel, weet ek nie, maar ek sal nog beklei daarvoor tot ek eendag ingespit word. Ek dink baie keer ook die mense wat hulle sien as ernstige wynondersteuners sal nou sê ek soek 'n jy weet 'n goeie verhoute Chenin of Chardonnay, Sauvignon Blanc is te lig en gelukkig en jy weet wel dis daai assosiasie dink ek 100%. wat mense baie keer maak en Sauvignon Blanc kan ernstig wees en nog genotvol daarbey en ek dink dit is waar die balans lê en die feit ek sal nie sê hy raak net noodwendig beter as 'n ouer raak hy sy persoonlikheid ontwikkel net die hele tyd wat vir my so van enige wyn is dit mos maar so maar dit is altyd vir my so mooi as om 'n verouderde Sauvignon Blanc te proe. Ja. Maar as ek hom nog gaan moet haal op Willekrans op 93, daar was dit nou onthou daai tyd het hierdie hele reduktiewe wynmaak ding begin byt, nê. 96 het ek so 'n wynmaker van die jaar toekenning gekry in ons streek. Toe kon ek na 'n wynland van my keuse reis. Toe besluit ek gaan Nieu-Seeland toe. Ek wil gaan kyk wat maak hulle met Sauvignon Blanc. Ja, en die En ek het baie Cloudy Bay geleer. spul en so Ja, ek was by Cloudy Bay. Ek Ja. bedoel as jy daai tyd nie by Cloudy Bay was nie, dan was daar iets fout met jou. Ek het hom al een keer gedrink, is die res van hulle wyne ook so. Hulle maak mooi wyne en as jy kyk hoeveel miljoen bottels hulle maak van daai Sauvignon Ja, Blanc nee. en hoe mooi daai wyn nog steeds is. Ek was bevoorreg om die Tekoko, hulle houtverouderde Sauvignon Blanc, die eerste een in 96 oesjaar nog uit die vat uit te geproe. Dit was ongelooflik en daai die gogga ook gebyt om 'n houtverouderde Sauvignon Blanc te maak. Ja. Maar ek het teruggekom en ek het daarbey 'n kiwi geleer van 'n donut wine. Ek dink wat nou kom noem hy dit donut wyn. Hy sê it's got a hole in the middle. Jy kry baie keer so 'n wyn, hy's mooi voor op jou tong Ja. en dit 'n lekker nasmaak, maar daar's 'n gat in die middel. Die midpalet is weg. En hy het toe nou juis baie geheimsinnig uit gewerk met hierdie bietjie semillon. Jy weet wat hy in 'n vat verouder en baie die moer opklits en dan laat hy later daai olierige lanolin karakter kry wat dan daai gat toe maak. Ja. So soos ons wingerdblokke op die plaas het ook almal name en wat is ons semillon blokkie se naam? Donut. Mooi. Ek het nogal gedink die donut verwys dalk na die feit dat hy baie vet en botter op die palet het, jy weet. En nou dat jy die gat toegemaak het jy so klein bietjie meer, Ja. jy weet, van hy So ons lyf gegee. So ons het altyd nou van toe af, ons het altyd 'n vaatjie of 2 semillon in ons toolbox. Jy weet so net vir daai jare wat dit moet gebruik word en jy hoef dit nie te verklaar eers nie. Jy kan tot 15% op jou etiket sit sonder om dit te verklaar, maar ons sal nooit so groot gaan nie. Maar in elk geval toe het ek teruggekom en ek het ook geleer hoe die ouens met droëys werk en hoe hulle eie droëys maak. En hier by ons was daar toe nog nie droëys kommersieel beskikbaar soos wat dit nou is, wat jy dit nou by sidewinders in die plekke kan koop. Ek het toe juist met die ouetjies wat daai tyd wat nou sidewinders het gesels, hulle is toe nog by Elakiet gewees en ek sê van hulle man, luister ek soek droëys. Nee man. Lang storie kort, hulle het hulle besigheid begin en hulle doen net droëys. En ons het wyn gemaak. Dit het letterlik gelyk soos 'n Michael Jackson konsert, soos die rook gehang het, soos daai droë eise wit rook in die keller, walm so gehang het, nee. Ons was hyperreduktief. En ons is weg af en af. Ons is daar's 'n mate van reduktiwiteit plekke waar jy moet versigtig wees waar jy nou nie wil suurstofkontak hê nie en dan is daar plekke wat ons maklik. Kyk, suurstof in ons jong dae was 'n vloekwoord, nee. Ja. Jy moes suurstof ten Alle kostes vir my. ja. Nou is dit jou vriend. Ja. As jy dit reg doen. Dat jy die natuur nie wat in lig is ook dan ook gebruik daarbey. Net so. Ja, maar dit is regtig 'n verskriklike mooi. Sauvignon Blanc vir die wat sê hy het gesê hout verouder. Dit is 'n baie klein hoeveelheid hout verouderde Semillon wat daarbey is, net om struktuur te gee. Jy is nie veronderstel om die hout noodwendig te ruik en te proe nie. Al wat jy moet agterkom is beter struktuur en diepte. Dit is maar my gevoel. Ek moet op 'n praat oor hout. Nee, maar jy gaan dit nou Dit is ons so- bly jy sê dit nou Ja, ja. voordat jy die wyn geproe het. Yes. Want Ek daai dink- het net 'n bietjie gehoute semillon in ons volgende Ek wou- Sauvignon dit Blanc is wat- is hout Dis verouderde ongelooflik. Okay, want Dis meester. jy het gesê toe kyk ek nou eers gou vinnig na die tasting notes, so dink ek wag, hiersoos is dit dalk nie die Semillon, maar dit is regtig, dit is verskriklike lekker wyn nie. Weereens een van daai wyne met en mense sien
dit meer en meer deesdae hoe julle dit regkry dat 'n wyn is nie net vrug of net aspersie nie. Ja. En mineraal en suur nie. Dis my fantasties hoe jy dit is. Ek het nou die laaste tyd so 'n paar van hulle geproe wat ek is mal oor aspersie mineraal is my tipe van kompleksiteit. Maar hy het toeganklikheid. Maar hy kan nou vir jou uitwy oor hoe ons seleksies doen en wynmaakmetodes, want hy maak nou die wyn, ek maak net die plan. Ons gaan hom Ek is die planmaker en hy is die wynmaker, maar nou lyk my ek begin nou al 2 keer daaroor ek dink. Maar as jy die droomplanne wil gooi in sy rigting, dan gaan sy job is nog veilig solank hy nie uit planne uitraak nie. Ja, dat is dit. Ons gaan nou 'n bietjie gesels oor die wynmaakproses. Jy het vir 'n rooi toe nou geskiedenis gemaak toe jy die Generaal Smuts trofee gewen het. Watter rooi was dit? Was dit die eerste keer wat 'n rooi toe nou gewen het? Vir die jong wynskou natuurlik. Ek sal dit nooit vergeet. Ek was op Rooiberg my eerste 3 jaar onder Dassie Smit en Dassie het nog gesê, kyk hy was 'n groot jong wynskou ondersteuner nie. En mense moet verstaan hoe groot dit nou is vir 'n wynmaker, is dit 'n baie belangrike trofee. Ja, maar Martelies onthou daai jare was daar net 'n jong wynskou. Ja. SANW, daar was nog 'n Veritas. Ja. Dit was SAL, dit was Diners Club wynmaker van die jaar en dis amper dit, né? SAL was lekker vir besigheid, as jy 'n besigheidsklas leisting gekry het, dan het hulle lekker wyn by jou gekoop of 'n eerste klas. Daar was min en daai tyd was toe ook my droom, as ek net die Generaal Smuts daar, dis my drome. Jy weet jy het mos nou drome. Diners Club wynmaker van die jaar, Generaal Smuts en om 'n gulde lid te raak. Wat jy is, die Kaapse wynmakers. En toe die geluk toe nou na my kant toe gedraai. Jy praat van geluk, ek dink regtig is talent en ingebore begrip vir gevoel boer en vir gevoel, ek weet ek, ja, maar die geluk deel, ons het nogal op pad hierna toe daaroor gesels. Ja. Sê ek weet nie, toe ek die Diners Club wynmaker van die jaar geword het, was daar sê nou maar 7 beoordelaars. Is jy een van die beoordelaars was en jy sou daai dag nou nie daar gewees het nie en iemand anders van jou plek, dan was die kans baie goed dat ek nie die titel gekry het. Jy sien, so daar's altyd geluk by. Ja, maar ek was op die regte tyd op die regte plek. So ek kla nie daaroor nie. Maar om terug te sê wat 'n rooi wyn, om terug te kom na die Generaal Smuts. Daar sê toe, hy het altyd gesê die dag as 'n rooi wyn die Generaal Smuts beker wen, die kan die berg. Jy praat mos nou die kan die berg is nou Robertson, Woester, ons kant, jy weet, ons alles die kan die berge. Dan maak hy die keller toe. Maak nie saak of wie dit is nie. Hy maak die keller toe en ons hou 'n behoorlike partytjie. En daar is ek weg by hulle, ek begin by 4 jaar later is ek op Wildekrans in 96 skryf ek ons eerste drag Cabernet. Ons het daai druiwe in 93 geplant en 96 toe lê ek dit, toe skryf ek die Cabernet in vir Generaal Smuts. Fantasties. Ek het net so 5 inskrywings gehad, ek dink verwag niks vreesliks nie. En nou het elke streek kry 'n kans om die prysuitdeling, die groot prysuitdeling aan te bied. En hier is 'n jaar in Mamasbury. En nou kry ek 'n oproep, ek moet nou in Mamasbury wees op hierdie Saterdag met 'n das en 'n baadjie. Nou jy kry my net in 'n T-shirt. Beswaarlik in 'n maar lekker trui aan vandag, is 'n mooi bar toe ek sien Wynland goed trui, jy weet. Sy dis die uniform. Ek sal leef aan permanent. Dis lekker keuse daai. Ja, nou sê ek nee man, jy is mal. Ek Stellenbosch, Mamasbury toe ry van Hermanusmil of van Botterrivier af. Nee man, los my uit. En nou kry hulle later iemand wat 'n bietjie meer stertvere het om vir my te bel. Jy weet, nou sê hulle vir my, nou luister, daar's ietsie in die pos vir jou man, jy moet kom. Nou begin ek wonder, so is dit nou 'n klaswenner dalk. Dit sal nogal lekker wees om 'n klaswenner van Sauvignon Blanc of die rooi te kry. Nou besluit ons, okay, nou gaan ons maar. En hier sit ek, kom ons daar, hier is my tafeltjie gedek, ek en Sonny sit by al die groot koppe van die wynbedryf aan die tafel, reg voor teen die verhoog. Ek dink, wat nou? En hulle noem toe nou die kampioene net, daar is nie eers klaswenners wat hulle uitloof daar nie, dis net die groot kampioene. En toe het by die kampioen rooi kom, en daar nie die wet maak, ek koevertjie oop, en hy lees, en dit is 'n onbekende wynkelder nog in die bedryf,
Willekrans. Jesus, maar ek val omtrent van my stoel af, nee. Ek is so trots, nee. Ek stap op en ek kry my, nou moet ek iets sê ook, nee, maar ek is so naby die trane, ek kan nie praat nie. Nou gaan sit ek, Roberto Mouni trofee, noem hulle hom. Iemand het 'n drukfout gemaak, toe sê hulle ek het die Robert Mondavi trofee gewen, en ek het die artikel net, so ek het eintlik die wêreld se beste wyn, dis mos die Robert Mondavi, I take it. En Ja, so, daar is op 'n ander vlak. En nou het ek mos my prys, ek is nou happy, chappy. En wragtig, hier noem hulle, en die Generaal Smutsbeker van 1996, maar dis soos 'n drumroll, nee, hulle doen dit amper soos by die Oscars. Met 'n spotlight met 2 meisies wat 'n cabaret gedoen het voor die tyd, kom haal hulle jou so daar waar jy sit. En hier sê hulle weer Willekrans, maar nee wat, daar was 'n manier wat ek 'n woord kon gepraat het toe nie. Maar ja, kon jy toe nie jou toespraak toe nie. Ja, dis toe ongelooflik. Het jy nog van daai wyn? My ma het 'n bottel gehou. My ma hou altyd iets van my wat iets bereik het, sal sy altyd 'n botteltjie wegbêre en vergeet daarvan. En toe sy 'n paar jaar terug getrek het van in Hermanus Pietbroek toe het sy die bottel vir my gegee en gesê, as jy hom oopmaak wil ek dit saam drink. En toe het ons hom 'n paar jaar terug gedrink en daai wyn was nog perfek. So ongelukkig dit was toe die laaste een. So, waar kom die bynaam Sultan of Savvy toe nou vandaan? Koning van Sauvignon Blanc titel? Ag, dit was maar nou seker maar 'n sameloop van omstandighede van as 'n ou dan nou al vir 30 jaar, 41 jaar wyn maak en van daai 41 is seker 30 of meer gefokus op Sauvignon. Ja, van 93 is 33 jaar. En jy het baie goed aangebied. Ek het daai Sauvignon Blanc Celebrations aangebied van 93 seker tot ons nog hier, ons het al die plaas gehad in Hermanus in Hemel en Aarde. Toe nog 15, 16 dink ek het ons dit nog aangebied. Het ouens, ek weet Platters het genoem Monsieur Sauvignon in die Platter Wine Guide en Sultan en the Sage of Sauvignon. Ek weet baie mooi waar Sultan of Savvy vandaan kom. Vertel. Gerry Heineke wat die bemarkingsbestuurder was by Hermanus Pietersfontein. Toe Neil Pendock geskryf het van Monsieur Sauvignon Blanc of the Sage. Platter het geskryf Monsieur Sauvignon, hy het geskryf the Sage of Sauvignon. Toe wil die nou nie dieselfde woord gebruik nie en hulle sit toe nou al die borde en die goed daar voor die keller waar jy nou afdraai om te wys Hermanus Pietersfontein, die kant toe wynproe en so. Wynmaker Bartu Eksteen, the Sultan of Savvy. Maar ons het sy siel redelik oor dit uitgetrek, want as ons nou dink Sultan, dan dink jy aan die vet ou met die pens wat uithang en wat op die troon sit en met 'n glas Sauvignon Blanc. En ek dink hy het toe nog op 'n kol na Gerry toe gegaan, toe sê hy vir hom, nee, jy's ou, ek weet dan nie van hierdie Sultan ding nie, want my ma was heel voor in die koor gewees. Mamma was glad nie gelukkig met daai naam. So toe verander hulle hom nou, toe sy nou maar weer net Monsieur Sauvignon en the Sage of Sauvignon. Ek gaan sê, dit was heel suksesvolle beweging daai gewees om dit te doen. Ek wil vir julle vra oor die houtskool, die Sauvignon Blanc, die gehoute Sauvignon Blanc en Winnie Bowman was ook al hier gewees, Dr. Bowman, vir 'n gesprek, sodat dit 'n bietjie kom vertel hoe proe 'n mens hierdie kompetisies en hoe word 'n mens 'n professionele wynproeër, en sy sê ook hierso by julle 'n true benchmark Sauvignon Blanc from the master. So daar is 'n die meester Sauvignon Blanc. Vertel vir ons van hierdie wyn. En dan meneer, nou die tipiese vraag, jy kry dit seker nog baie. Daar is 'n paar wynplase in Suid-Afrika, jy weet as jy nou kyk na Neil Ellis en sy seun Warren wat by hom oorneem, ek het vir hom ook al daaroor gevra. Jy werk nou, jy's 'n wynmaker by Bartu Eksteen Wyne, dit is 'n familie wynland goed. Hoe voel jy daaroor in die toekoms? Ja, okay, so kom ons begin Vertel eers vir ons asseblief eers vir die wyn. Ja. Ek wil dit ook graag hoor. Kom ons begin eers by die hede voordat ons na die toekoms toe gaan. So
Ons het 'n redelike, wil ek sê, 'n baie breë uitkyk op Sauvignon Blanc wanneer ons net as dit naby aan Paarstyd kom. So ons het 3 wingerde waarmee ons werk. Dis een in Elgin, een in die Hemel en Aarde en een in Kapagallas. Nou, ons oormerk nooit hun wingerd vir hun wyn nie. Ons wyne, veral Sauvignon Blancs, het profiele wat ons wil hê hulle moet aan voldoen en dan gebaseer uit wat ons uit elke wingerd uitkry, skep ons dan die boustene om 'n wyn aan mekaar te sit om hierdie profiel dan aan te voldoen. Elke een van daai wingerde gee vir ons ietsie anders, elke een van daai wingerde het sy eie identiteit en ons gaan nooit net na 'n Sauvignon Blanc blok toe en sê, die druiwe is reg, bring alles in, vat dit keller toe nie. Sauvignon is een van die min kultivars in die wêreld waar die onryp groen karakter eintlik nog as 'n positiewe karakter aanskou word. As jy dit met 'n Chenin of met 'n Chardonnay doen, sal 'n ou wat krities is op wyn, sal die wyn proe en vir jou sê, ja, die druiwe is te vroeg gepars, maar op Sauvignon Blanc is daai groenigheid baie aantreklik. Tog net nie op jou rooi nie asseblief. Net nie op jou rooi nie, natuurlik. Sê ek hou natuurlik af van, is 'n probleem. Dis iets wat ek as 'n fout. Ja, maar op geniet. rooi kry jy dan Vir een van die groen rede. tannien. Vir 'n Cabernet byvoorbeeld. Ja, jy maar weet. Ek hou daarvan. Ja. dis 'n ander tipe ding as In onryp. kombinasie met die ander Goed. Nie Ja. oorheersend nie. Yes. So wat ons weet is dat as jy 'n vroeër porsie pluk, dan kry jy nou hierdie groenigheid in die druiwe wat baie mooi oordra na die wyn toe. Die nadeel van dit natuurlik is dat jou suikervlak laag is, wat beteken jou alkohol in die finale produk gaan 'n bietjie laer wees, wat beteken jou mondgevoel gaan baie dunner wees. Hoe ryper die druiwe word, hoe meer tropies begin dit raak, hoe meer suiker is daar, hoër alkohol, beter mondgevoel. So ons weet in elke wingerd kan ons 'n vroeë, 'n middel en 'n ryp porsie ten minste pluk en dit gee dan vir ons boustene in die kelder om mee te werk. Of dit nou in 'n stainless steel tank ingaan, of dit in 'n sement eier ingaan, of dit in 'n houtvat ingaan. Ons maak omtrent so 11 na 13 verskillende komponente uit hierdie 3 wingerde uit. Wat ons dan weet, goed, van dit word wild gegis, van dit is met 'n sekere guskultuur geïnokuleer. Nou het ons, nou begin ons Lego speel in die kelder. Nou vat jy 'n bietjie van die, jy sit dit by daai en jy begin rondspeel en ons glo ook nooit daarin om 'n bottel van ons Sauvignon Blanc binne 12 maande van 'n daai druiwe gepars is, vry te stel nie. So jy sal nooit sien dat ons 'n 2025 of 'n 2026 in 2026 vrystel nie. Dis koelklimaatdruiwe, dis lae pH's, dis hoë sure. So die wyn wys net glad nie sy volle potensiaal as 'n jong wyn nie. So alles van ons spandeer omtrent so 10 maande 10 na 11 maande in die vate en die tenke en in die eier en dan van daar af begin ons die boustene maak en gewoonlik so middel Desember maak ons versnitte op en ons botteleer. So houts of meester is hoofsaaklik Hemel en Aarde Sauvignon Blanc met daai klein bietjie gehoute Semillon by en dan is die houtskool se grootste komponent kom eintlik uit Kapagallas. Om net gou daai meester se houtkomponent van Semillon is ou hout, so ons bemark hom as ongehout. Jy weet, so daai druppeltjie sal niemand eers jy kan nie proe daar. Ja, die ou hout doen nie noodwendig daai wat baie mense. En dan houtskool 'n bietjie meer van die Agallas druiwe, daar's wel 'n Hemel en Aarde porsie in, maar dit is houtverouderde Sauvignon Blanc, maar groter formaat vate, so 500 liter vate en ou vate ook. Ek dink ons jongste Sauvignon Blanc vat wat ons in die kelder het is 2016. So daar's geen meer eikehout om aan die wyn te gee nie. Dit gaan vir ons alles net oor daai integrasie, daai mikrooksidasie, daai karakter wat jy maar kry van veroudering, maar ons wil nie eikehout hê nie want dit is geneig om Sauvignon Blanc wat baie kompleks en gelaagd is, van daai meer subtiele karakters baie maklik te oorheers. Hy moet net daai veredeling gee. Dis al wat ons soek. En dan gaan dit vir ons oor tyd verouder in die vat en dan veroudering in die bottel. So dis gewoonlik 6 maande of so minimum wat die wyn ook in die bottel sal spandeer voordat ons dit vrystel. So mooi wyn mense. Jy asseblief gaan probeer dit. Dit is op hulle webblad. Jy kan daar gaan kyk.
voordat jy vertel van die familie, tel jy gou vir my van jou hele familie. Jou vrou Sunay natuurlik ook baie betrokke, jou dogter met die bestuur, jou vrou van Argentinië. Korrek. Soos ek het beteken haar naam Sol. Is dit Sol? Dis die Sol. mooiste naam. Ja. Sol Jerden, ek sien haar middelnaam is daarvan ook Van. op een van die bottels. Jerden, ja. Kan jy Nooiens gevoel, van dis die Jerden. volgende een wat ons gaan proe. Yes. Is 'n samewerking tussen julle as jy gaan vir ons daar inskink. Ons het nou 3 rooiwyne om deur te werk in 'n vinnige periode van tyd. Vertel vir ons van die familie betrokkenheid en dan moet hy praat oor sy eie nalatenskap wat hy eendag wil skep. Soos wat hy ons nou vir ons dogter is dink. 'n onderwyseres, so sy is meer 'n ambassadeur eerder as wat sy fisies in die wynproses betrokke is. Sy stuur die Dis maar- kinders se dis maar ouers na ons toe. Okay, dis mooi. Dis nou Shani as ek dit reg het. Korrek. Goed, en dan jou vrou is ook betrokke. Het sy wynmaak agtergrond? Waar het julle mekaar ontmoet? Ja. In Argentinië of wie? Nee, in Kalifornië. Okay, daar's hy. So nee, ook 'n wynmaker uit Mendoza, Argentinië uit en Sjoe. hierdie ding wat as jy 'n jong wynmaker is en jy probeer soveel as moontlik ondervinding opbou, gaan toer jy die wêreld plat en jy gaan werk parstye reg oor die wêreld en ons het mekaar toe in Kalifornië raak geloop om 'n braaivleisvuur, maar ons 'n Argentyn en 'n Suid-Afrikaner, beide bekend vir vleis, het mekaar in Los Angeles by 'n braai raak. in die Napa Valley. Dis nou mooi idillies daai. In die Napa. Mooi storie. In Ja, nee, is nou nie Ja. omgee om eendag daar op besoek af te lê nie. So, hoe voel jy oor die toekoms, meneer? En gaan jy nou eendag uit jou eie wyn? Dis 'n moeilike ding, jy weet wat jy byvoorbeeld sien met van die familie wynplase, die patriarg is baie betrokke. Ek het so gelag vir Charles Bacon. Dis nie eers sy seun nie, is met die wynmaker Charles du Plessis wat spot mekaar oor die feit dat Charles nooit gaan aftree nie. Hy word nou 70, hy gaan nooit aftree nie. Charles, jy weet, rol sy oë en Hy raak spot al bietjie en 60. so. Ja. So die vraag is maar daar, jy weet, hoe wil jy dit benader? Ek dink 'n mens kan net gelukkig wees om wyn te maak en om so 'n handelsmerk te hê om mee te werk, Verseker. maar tog is daar mos nou jy wil jou eie naam ook 'n bietjie Ja, dit is stempel afdruk. Dis 'n voorreg en 'n uitdaging in dieselfde asem. My beginsel is as dit nie gebreek is, jy moet dit nie regmaak nie. Ek is vreeslik bevoorreg dat ek 'n pa het as 'n mentor en as 'n groot gees in die bedryf om na op te kyk om sy raad te volg en ek het by hom baie meer oor wynmaak geleer as wat ek op enige Elsenburg kursus of enige parstyd in die buiteland of met ander ouens te gesels. Daai skouerskuur met so 'n groot naam in die bedryf en wat hy het al ietsie van alles gesien. Daar is 'n plan vir elke uitdaging wat na sy kant toe gegooi word en ek dink een van die goeters wat hy my wel geleer het in wynmaak is die geduld aspek van wynmaak, waar ek dink wynmakers is geneig om baie, ek wil die Engelse woord highly strang te gebruik. Soos 'n chef. Soos 'n chef, Bietjie. jy weet, vreeslik, alles moet altyd, jy weet, dit moet volgens plan loop, maar ek dink dis iets wat goed is van ons in landbou as 'n geheel is, ons is innoverend en jy weet dat jy elke jaar word jy handkaarte gedeel en jy moet dit uitspeel. So, ons begin nou al daai gesprekke hou van wat is die opvolgplan. Ons is nog nie daar nie. Maar op hierdie stadium gaan die Barto X in my verloop van hoe ek die toekoms sien uitspeel is daar gaan die Barto X teen naam nêrens heen nie. Dit is vir my 'n groot voorreg om sy nalatenskap te kan laat voortleef, maar die uitdaging is natuurlik, ek weet al het ons om 20 jaar terug ingespit, gaan die mense nog steeds vir my vra as Barto hier, Ja. as hulle by die keller aankom, jy weet. Ja. So lank as wat sy Nee, naam op die man. muur en so lank as wat sy naam op die muur en op die bottel gaan wees, sal ek daai vraag kry. Graaf my daar by die hek. Ja, hy kan maar die ouens by Dat jy ouens kan spook waak. elke keer. Dat hy net kan kyk waarmee hy sien, die ek is nie ouens daar in en uitry. Maar dan is die uitdaging natuurlik, ek moet vir myself as wynmaker ook 'n bietjie van 'n identiteit probeer skep en jy weet wat is my belangstellings en wat is my groot uitdrukkings. Nou, ek is seker maar geïndoktrineer van 'n jong ouderdom af om 'n groot liefde vir Sauvignon Blanc te hê. En ek het eintlik nog nie 'n ander kultivar teëgekom wat aan die witwynkant wat my so aangegryp het soos Sauvignon nie. Ek gaan nie sê dat my huwelik 'n goeie
strategiese bemarkingsbeweging was nie. Ek dink is wonderlik. Maar dit was nie die bedoeling agter Julle is dit nou nie. albei Dit was uit en uit wynmakers. Dit voel vir my liefde baie gewees. natuurlik. Ek dink Kyk, jy moet as dit so dit- dan nou kykie. As dit vir besigheid en bemarking was, dink ek op hierdie stadium was dit nog 'n baie swak besluit geweest, want die hoeveelheid papierwerk en bureaukrasie wat ons nog moet deurgaan net om by mekaar te kan bly in hierdie land, kan ons 'n boek oorskryf alhoewel niemand dit sal koop nie. Sjoe. So ja, om die storie net 'n bietjie te gaan haal hoe ek en Sol vir mekaar ontmoet het, is ek was bevoorreg geweest om 'n parstyd in die Napa Vallei te kon gedoen het. Sy het in Sonoma wat nou die vallei net langs aan 'n bietjie nader aan die kus is in Kalifornië, het sy gewerk en ons het in 'n huis gebly van ek dink ons was 9 ouens gewees, ons was 3 Suid-Afrikaners, 2 Argentyne, 2 Brasiliane, ons was Italianers, Spanjaarde, jy weet dit die hele mengelmoes. En die keller het vir ons akkommodasie voorsien, so ons het op die perseel gebly, ons het 'n groot huis met 'n woonstel gehad, lekker onthaalarea, so ons was so half in die Napa Vallei die party stop gewees. Ek kan my net voorstel wat 'n wyne julle moes uitruil en Nee, verskriklik. En ek proe bedoel en so. daar is nie 'n drinkbare bottel wyn in die Napa Vallei daai tyd, dis al 2017 gewees, onder $120 gewees. So eina. die ouens Ja, nee. het kissies wyn by die keller gekry en by ons opgedaag. So ons het 'n fantastiese blootstelling gekry vir wat Napa Vallei is. En hier na die einde van die pars toe te besluit die klomp Argentyne wat saam met ons bly. Luister, Suid-Afrikaners, Argentyne, ons almal hou van braai, ons is nou al almal moeg vir gasbraaie en barbecues en jy weet die klomp vleis met die verdoeselende sousies en ons wil net Verdoeselende sousies. ons wil net 'n lekker stuk vleis op die vuur sit. Ons wil net sout op dit gooi, ons wil die vleis proe en ons wil 'n klomp mense nooi en ons wil 'n oes afparty wil ons nou gooi by ons huis. En ons nooi pelle, ons het nog Suid-Afrikaners wat in die omgewing is, ons nooi hulle nooi Argentyne en toe ons weer sien toe daar 'n stuk of 70 mense by ons huis op. Verskriklike lekker party gewees, maar ek en die een Argentyn het die aand voor dit is ons op nagskof gewees om die port wat ons gemaak het daar te fortifiseer. Nou die fortificeringsproses van alkohol by die gisterende wyn gooi, as jy dit in Napa doen, moet jy onthou dit alles gaan oor geld. So jy kan nie net skoon spirits ingooi nie. Dit moet nou 'n unieke spirit wees en dit raak toe die spirits wat ons toe byvoeg is 13 jaar brandewyn. Sjoe. Nou die boerseun in my 70% alkohol. 70% alkohol. En die boerseun in my kan nou nie sien hoe ons 2 vate van jy weet 450 liter se brandewyn in gistende rooiwyn gooi nie en toe dit nou tyd is om die fortificeringsproses te doen, toe gaan haal ek vir my 2 botteltjies en toe hy faaitjie nog nie gloek gemaak het nie, toe hulle onder en ek maak my botteltjies vol, stamp hulle kurkies in en ons vat vir hulle huis toe, ons kry die span die aand nou voor die partytjie, ons eie ouens sit nog om die tafel, hulle het nou net lekker geëet, ons sê man, kom ons drink gou 'n nightcap. Die ouens sê ook, ons drink enetjie want hulle daai ding produseer, hulle luister, dis môre aand se gif. Ja, nee. Jo. En hier kom ons die Saterdag aand steek ons die vuur aan en die mense begin aankom en die Argentyne is so bly opgewonde oor die brandewyn dat hulle 'n bietjie te vinnig te diep in die bottel kyk en daar's die Argentyne voor die vleis gaar. So gelukkig is ek hom ook nog daar en ek steek my hand op en ek sê ouens luister, julle het nou gesê julle gaan asado of braai. Ek sal oorneem, moenie worry nie, ek het al die movie gesien. Ek sal die braai oorneem. Ek sal seker maak die mense word gevoer. En net soos wat ek nou met hierdie hoë vlamme, jy weet, ons brand ou Zinfandel stokke daar uit genadiglik Zinfandel. Ek dink is die enigste ding wat jy met Zinfandel kan doen is om die wingerdstompies vir braaihout te gebruik. Ek weet daar sal die Amerikaners my nou oor die kole haal vir dit. Gelukkig verstaan hulle Afrikaans. En hier kom hierdie 2 Argentynse meisies teen die trap afgestap. Sol een van hulle en sy sien nou natuurlik wel die Argentyne het hulle genooi vir 'n braai. Hier staan 'n ou met 'n redelike blasvel, donker hare, laat November so my November snor is lekker dik. Dit moet een van haar mense wees. Ek moet sê jy kan nogal gaan. Ek kan nogal verbygaan as 'n Argentyn Ja. en sy kom staan en stel haarself voor en sy sê vir my hola como estás. En ek slaan so toe en al wat ek net hoor is ja kom hierso. En ek sê yes, ek is hier. Niks van die mustache nie. Niks aan die moustache nie, nee. Kom hier so. Ag, dis baie mooi. En
En daarso slaan sy toe vas met my Engelse aksent wat nou jy weet die Afrikaans maar redelik sterk deurkom en sy wil sy wil gesels maar daarso so 'n bietjie tussen die Argentynse Engels en die Afrikaanse Engels kom die twee aksente nie lekker by mekaar uit nie en al wat dit reg gemaak het was een brandewyn gewees. Toe kon ons weer lekker mooi kommunikeer. Toe kommunikeer ons Ag, mooi. wat 'n mooi Lang storie. storie kort, ek sê van man, ek het genoeg gesien, sy het by ons toe kom pars die volgende jaar. En my pa stel dit toe vir ons voor, luister, wil jy nie vir ons wys hoe om Malbec te maak nie? En haar oogies gaan soos twee liggies aan. En sy sê, yes. En ons kry toe 'n bietjie drywe en ons maak een vaatjie se Malbec. En ons gebruik dit toe so half 'n bietjie as 'n steekproef om te sien, jy weet, wat gaan Malbec, hoe is Malbec se ontvangs in Suid-Afrika? Dis nie 'n baie bekende kultivar nie, maar dit is Argentinië en spesifiek Mendoza waar sy vandaan kom. Dis hulle claim to fame. En ons gebruik hierdie vaatjie en ons deel 'n bietjie tussen wynvriende uit. Ons verkoop 'n paar botteltjies en op die einde van die dag toe sien ons eintlik, weet jy, daar's 'n ontsettende goeie terugvoer op die kultivar. Ons moet hierdie ding nou vat en hardloop met dit. Ons het nou 'n storie. Dis nou ons twee saam. Toe die wyn vrygestel is, toe is ons twee nou al getroud en toe besluit ons nou moet ons die storie vertel, ons moet hom mooi aantrek, 'n ou moet die bottel wil optel en die storie wil lees, en dan as hy hom in sy hande het, is hy eintlik al halfpad op pad mandjie toe. Dis pragtig, en die naam Nosotros, ek weet nie of ek dit reg uitspreek nie, maar dit is die Spaans vir ons, ja. as, ja. Yes. Dis so 'n mooi woord. So Nosotros. verskriklike Ek weet ek spreek dit verkeerd uit. Dit is naby genoeg, maar ja, dit is, jy weet, die hele idee agter die wyn is dit, ons wil dit met die mense deel, en deur dit met mense te deel, raak jy dan 'n deel van hierdie groter Nosotros. So ons wil mense bymekaar trek, en dan natuurlik weer die twee lande 'n bietjie nader aan mekaar trek, omdat ons eintlik so baie ooreenstemming in kultuur het, en dan so baie goed is wat ons saam geniet. Ja. En as jy nou kyk na die etiket voorop, is daar nou 'n mooi sketsie. In die middel van die sketsie is daar 'n vroulike figuurtjie. Sy is La Patria, sy is Argentinië se simbool vir onafhanklikheid. Dan alles aan haar regterkant is Argentynse elemente met die son soos wat dit op hulle vlag is, die Andesberge, meer spesifiek El Aconcagua, wat die hoogste piek van die Andes is, en dit is in Mendoza, en dan die Suid-Amerikaanse vasteland in die wortels van die wingerdstok, en aan haar linkerkant is dit al die Suid-Afrikaanse elemente, met Tafelberg, die Proteas, die Afrika vasteland, en dan is ons logootjie is ook die Argentynse son, wat in die helfte gedeel is met 'n proteaatjie. Sommer net om die storie mooi te vertel, en dan as jy die bottel nog omdraai, sal jy sien dat ons die etiket uitgesny, en die een kant is die Weskus van Afrika, en die ander kant is die Ooskus van Suid-Amerika, wat vir jou weer daai effek gee, dat die twee vastelande ons eintlik aan mekaar vasgesit het. So mooi. So die idee agter die wat 'n mooi wyn storie. en die storie is eintlik om daai twee vastelande weer 'n bietjie En die- nader aan en die mekaar te twee trek. punts wat omtrent op dieselfde breedtegraad is van Ja. Mendoza en Hermanus. Ja. Sien jy die twee Ja, ja, ja. koperpunts op die Dis regtig. Ja, so Dis ons nou lê 'n mooi storie. ons lê op dieselfde breedtegraad as ons op 34 grade suid, en dit laat ons eintlik toe om beide Malbec hier en daar te kan maak. Dit beteken dat ons genoeg dagligure het, die sonintensiteit is dieselfde, die seisoene is dieselfde. So daar's eintlik baie meer ooreenstemming in die wyn as wat ons eintlik, as wat mense graag sal wil dink. So ja, die droom is nou natuurlik om die Bartho Eksteen en die Jerden Eksteen wyne sy aan sy te hê. Ons het 'n droom, my skoonpa het 'n Lappie wingerd, Lappie Malbec daar in die Uco Valley, wat die absolute beste area vir Malbec in die wêreld is. Daar het hy so 7 hektar wingerd daar, waarvan hulle nou al wel wyn gemaak het, en ons 'n bietjie insette gelewer het op die wingerd en op die wyn. En die droom is nou eintlik om daai wyn hier te kry, om 'n Suid-Afrikaanse en 'n Argentynse Malbec langs mekaar te kan dis hê. So as daar fantasties. enigiemand is wat luister en hulle weet van 'n bank wat ons kan gaan beroof waar die sekuriteit nie so skerp is nie. Dis vir 'n goeie doel, bring Dis 'n lande goeie mekaar uit. Dis vir so ons- mooi. En met die olieprys wat nou sit waar hy sit, O, Jesus. kan ons net Rof. kan ons maar nog net droom. Ja, So rof. daar is so 'n container se wyn
wat hierdie kant toe kan kom, as daar enige iemand is wat ons kan werk op die dopstelsel. Ons kan jou in wyn betaal, maar geld deesdae nie. Ja, en daar's nog so baie van die ander wyne ook, jy weet as jy wat ek wil 'n bietjie praat oor die akademie wat jy vroeër na verwys het, né? Die Tree of Knowledge, dis die wynskool wyn. Dit is baie so mooi, WIJN. Ons gaan nou nie daai proe nie. Ons gaan nou volgende die vluisterproe as jy vir ons dit kan skink en dan wil ek vir jou vra hoekom die Barto Eksteen Wyn Akademie asseblief. Toe ek in 2010 die Diners Club winemaker gewen het, moes ek nou by hierdie black tie pikkewynpakkie aangetrek het. En die maandag moes ek toe in die Kaap wees by 'n groot media ding. Toe sit ek na die tyd, na al die fotootjies en die onderhoude en goeie, sit ons in geniet 'n glasie wyn saam met die CEO van Diners en die direkteur van landbou van Standard Bank en nog 'n paar ouens. Ek was toevallig, kyk, Diners Club is een van die oudste wynkompetisies. Hy's ouer as Veritas, hy's ouer, ek weet nie wat enige kompetisie wat ouer is. Hy het in 1980 begin, dink ek. Ek was hier 80 begin. Ek was in 2010 was ek die 30ste wenner. So. En hulle sê toe vir my, hulle is so trots op die verbintenis aan die wynbedryf vir oor 30 jaar en of ek weet van enige ander inisiatiewe waaraan hulle kan deelneem en ek sê maar wel, ek en my vrou wil hierdie wynakademie vir skoolkinders begin, maar hulle oë staan toes net so, wat bedoel jy met skoolkinders? En dit is toe nou wat Pieter Willem nou net maar verduidelikheid van ons wil die bedryf aan die volgende generasie blootstel. Dit kan 'n loopbaankeuse raak ensovoorts. Ja. Toe vra hulle, maar ons moet asseblief 'n besigheidsplan voorlê en hulle sal dit baie graag wil ondersteun. Fantasties. En toe begin hulle dit borg, maar kyk, ek kan vir baie stories vertel van die houtlepel wat ek gekry het, maar daar was 'n paar mooi stories met goue randjies. Okay. En dit was een, en hulle het vir ons groot geborg en hulle die Barto Eksteen, hulle wou dit noem The Diners Club Barto Eksteen Wine Academy for Young Winemakers. Dan gaan jy 2 keer om die bottel met die naam. En toe het ons die naam Wynskool geregistreer. Ja. En dit was ons akademie, so alles wat die borgskap aan betref het, was toe nou na ons akademie toe gekom en met die tyd. Dit is toe waar al hierdie name, omdat dit so uniek was. Kyk toe die minister van Landbou en Onderwys ons perseel kom besoek toe ons aansoek doen vir 'n dranklisensie by 'n skool om wyn te maak. Nou weet jy hoe sukkel skole om net 'n wyn by 'n veiling te kan verkoop of by 'n funksie wat mense, die gaste mag wyn drink op 'n skoolperseel. Hoe taboe dit is. Hier wil ons wyn maak by die skool. En hulle albei het kom inspekteer en hulle was so mal oor die idee dat hulle vir ons toegeplak het met al die lisensies. Ons het tot 'n stooklisensie gekry. Ja. Ons kan selfs waar lisensies toegeken was aan 'n perseelmos, nie aan 'n persoon of aan 'n besigheid nie, kon ons met die minste moeite daai lisensies oorplaas Hermanus toe om daar aan te gaan mee. Daar's soveel ander, daar's so baie kennis wat jy in daai prosesse uitleer. Jy weet, dit is regtig 'n fantastiese leerskool. IB wat ook by Elsenburg mos elke jaar wat nou afgetree het en nou Robertson het. Ja, dit moes daar ook by die skool begin opleiding gee aan van die hoërskoolleerders oor die wynmaak en wingerdboukunde en so aan. Wat jy ook baie sterk voel, ek wil net gou vinnig sê hierdie wyn, nie die Pinot Noir, Vaderland. Dis die Fluister 2023, die neus is is mooi. Ja, hy begin nou regtig baie mooi oopmaak. Dit voel vir mense asof jy kan sê dit is plek. Jy ruik plek hier. Ja. So jy kan vir ons 'n bietjie daaroor uitbrei en dan moet ons begin saamvat en bietjie die laaste wyn ook proe en vir julle vra van julle beste wynervaring van absoluut alle tye wynkoservaring waar jy nou ook al was. Maar Barto, jy het nou gepraat van die houtlepel in Swan. Wat was die moeilikste tyd dink jy vir jouself in jou bedryf? Regtig 'n tyd wat jy net gedink het, jy's moedeloos. As daar enigstens so 'n tyd was of waar dinge net regtig verkeerd gegaan het. Ons het nou die dag wingerdboukundiges gehad het wat te vroeg gepluk het, toe sit hy gemors. Ek kan dalk voordat hy sy storie vertel, voordat ek nog in die bedryf gekom het, kan ek dink voordat ek nog hoegenaamd in wyn belang gestel het, was dit gewees toe hulle Hermanus Pietersfontein begin het. En ek kon nie onthou wie die ou was wat by hom aangekom het nie. Maar hulle is besig om
Hermanus Pietersfontein se kelder te bou en hulle grawe ondergrondse vatekellers en hulle skiet dinamiet en dit gaan rof en die wynbedryf is op sy knieë. En die verbruik is aan die afneem en vra die ou en ek weet nie of dit 'n Herman Kirschbaum of 'n so iemand was wat sê hemel Barto, hoekom is julle dan nou so mal wat die wynbedryf van nou so swaar trek? Nou wil julle kom groot keller opsit. Hoe gaan julle wat besiel julle? En hy sê net man, jy weet, ek doen dit eerder nou maar so want dit lyk aan verskriklik swak om in vlak water te verdrink. Dit is ja. En dit het my vir 'n hele paar jaar lank afgesit. Dit het my vir 'n hele paar jaar lank afgesit van die wynbedryf totdat hy die Winemaker of the Year gewen het. Toe dog ek wag, daar kom darm iets. Daar is darm 'n liggie aan die einde van die tonnel en dit lyk nie soos 'n trein nie. Vlakkant. Jette. Ja, wel, stem jy saam? Of is daar ander tye? Ek stem saam met dit. Moeilike tye, weet jy nie, seker deel van my mondering is maar om die goeie te behou in enige situasie, jy weet, ek glo in enige slegte situasie is daar 'n les wat jy ook kan leer. En as jy daai les saam met jou kan vat, dan is daar nie eintlik negatiewe nie. Ek is 'n positiewe ou. Ek gaan nou nie sê ek is nee met 'n klein met 'n daai roete nie, maar ek is positief en ek kyk vorentoe en maar dan hou is dit daar. Jy hoef niks verder daaroor uit te brei. Ek is mal oor jou benadering. Daar's net altyd 'n can do. Daar is altyd 'n oplossing. Ek moet net sê en ek wou vroeër al noem en jy kry dit seker baie toe ek jou nou jy instap toe sê ek net. Jy weet jy kom maar regtig maar as die wynmaak ding nie uitgewerk het, die hare model geraak het. As jy nou nog nie weet hoe lyk Barto Eksteen nie, gaan Google die ou. Dit is die mooiste hare wat ek in my lewe al gesien het. Ek weet nie. Dis die Duitsers wat so mooi hare gehad. My ma was al in kraam met my gewees, toe sê die dokter nog steeds is 'n dogter, hoor. Dis die mooiste hare. Is jy gebore met 'n volkop hare of hoe? Swart, Ek het gedink ja, jene man is fantastiese hare. Dit is nogal so mooi gepaard ook as iemand het gedoen het, die hele ding. So ek maak baie keer die grap as my ma by is en ek moet haar voorstel aan iemand en ek moet my ook voorstel en dan stel ek myself voor as my ma se enigste dogter. Ag goed. Het jy broers en susters? Een broer. Een broer. Waar is hy? Hy is sy lewe lank in die weermag gewees, maar hy het afgetree in Hartenbos. Lekker. Hallo. Ons sê hallo daar ook. Ja. Beste kos, wyn, ek wil amper sê lewenservaring van jou lewe. En ek sê baie keer dit hoef nou nie die grand story te wees in 'n grand restaurant nie, weer die eenvoud is ook mos maar altyd mooi. Kyk ek het geen restaurante nodig om kossensasie te kan beleef nie, want my vrou het 'n ongelooflike aanvoeling vir kos maak en talent en ek sal in die aande by die huis kom, dan is ons albei moeg en dan sê ek maak net 'n broodjie, dan begin sy kos maak en sê ek nou wat nou, dan sê sy maar dis hoe ek afskakel en dan maak sy kos en dan is dit altyd lekker om ek gaan ryk en proe daar met 'n lepeltjie en dan gaan soek ek 'n bottel wyn. Lekker. En wat daarbey pas. Die nadeel natuurlik daarvan is, jy moet mos nou iets hê om te drink. Ons noem dit in Engels 'n contemplation wine. Nee, ons moet so ietsie drink terwyl die kos gemaak word. Ek het dit nog nooit gehoor nie. Maar ons sal die tweede wyntjie ook maar ja. Ek dink een van my grootes, wat ek nooit sal vergeet nie, was die Romaney Conti proef wat die eienaar van Romaney Conti in Suid-Afrika kom doen het, waar ons die geleentheid gehad het om sy hele 2009 reeks met hom te kon proe by die Cape Winemakers Guild, op 'n rust in vrede. Ek sê vir dit is natuurlik onbekostigbaar. Ons het die fondse gehad in die gilde, ons het elkeen nog 'n klomp paar R5,000 omtrent bygedra per kop
maar dit was absoluut die moeite werd. Ja. En kyk, mense gaan baie keer vir jou, almal sal vir jou sê, is dit die moeite werd? Die duurste wyn wat nog ooit op hierdie aarde verkoop was 9 miljoen rand vir 'n 1945 Romaney Conti. So. Is dit daai geld werd? Ek sê geen wyn is daai geld werd nie, Ja. maar hy het dit reg gekry. As hy vir jou vertel, die monnike het al van die 1200s al die wyn gemaak en die wingerd is net 2 hektaar groot, dan vra jy nie maar wat se grondkaart is net 'n vierkant. Wat se grondtipe maak hom dan nou so uniek wat dit net 'n vierkant is. Maar en die perde ploeg nou nog die wingerde en dan is dit 'n storie, jy weet, en histories verkoop duur wyn. Ek moet net sê, ek gaan net voort te kyk na die name. Ek sien hier's 'n groepsdruk, Roundstaal versnit en wat 'n fantastiese woord, groepsdruk. Kan nou maar, moet ek maar 'n bietjie negatief op wees en so. Maar vertel vir ons van die professore. Skink jy vir ons die professore terwyl hy vertel van sy gunsteling ervaring. Ek is nou so tussen die boom en die bas met die woorde, want ek sit en kyk hierso in die houtskool. Die Ons moet name net- is my so mooi. Ek is mal daaroor. Ons moet net vir jou vinnig noem van Vluister. Asseblief. Ja, ek het nou ek wil die neus, ek wil dit in 'n botteltjie sit en ek wil dit saam spuit in die lug. Ja, dit is In my kamer dis voordat seker ek een gaan van ons slaap. Dis wyne mooi. wat vir ons die naaste aan die hart lê, want dis die heel eerste wingerd wat ons op ons plaas geplant het. Toe ons in 2015 oordrag geneem het van die stukkie grond in die hemel en aarde, was dit vir ons natuurlike droom gewees om wingerd te plant en wyn van hierdie posseeltjie plaasie te maak. Ons het ons harte daarop gestel gehad. 2 hektaar hoor. Ja. Maar nooit 'n klein droom nie, maar ons het natuurlik was ons fokuspunt op daai tyd gewees was Sauvignon Blanc en Shiraz gedrewe rooi versnitte. En ons het net gedink wel dit gaan wees wat ons gaan plant. En toe ons begin kyk na grondtipes en al die goed, toe skree alles vir ons Pinot Noir. Ja. En ons het net besluit ons gaan nie beklei teen die elemente nie, and when in Rome you do what the Romans do. When in Rhone, do what the Ronins do. Jammer, ek kon nou nie help nie. Dit was very ek vra funny. oomblik, ekskuus tog. Nee, dit is nie, maar dankie dat jy dink snaaks. Yes, ja, maar dis dis verskriklik mooi. Ek meen uit blom, daar's blom, daar's en dit wys jou net as jy hou by wat die streek aan jou dikteer en jou omstandighede, is dit eintlik wanneer jy die beste wyn maak. Ja. So ons het nie Pinot Noir op daai stadium gemaak en Pinot Noir is verseker die moeilikste druifkultivar om te verbou en om van wyn te maak. Ja. Die Engelse noem dit ook the heartbreak grape en jy is die een dag hero en die volgende dag zero met Pinot Noir. En ons het hierdie klein lappie wingerd geplant in 2018. Eerste druiwe in 2021 geoes, so 2021, 22 en 23 is nou die derde oesjaar van hierdie wingerd af. Nou daar's baie ouens wat sê ja, maar jong wingerd kan nie goeie wyn maak nie. Jy verkoop dit aan jou buurman wat dit kan wegversny in sy wyne in en daar het ons eintlik gewys dat dit absoluut nie die geval is nie, want jou sleutelwoord is balans. Wel, daar het ons het gewys met die Generaal Smits 1996, Ja, ons ja. eerste drag. Met Ja. En ons ons 21 Sauvignon wat 2021 houtskool was ook die eerste drag Sauvignon Blanc wingerd gewees waarmee ons die Platter se Sauvignon Blanc van die jaar gewen het. So jong wingerd kan goeie wyn maak, jy moet die wingerd moet natuurlik net in balans wees. Ja, ja. So ons kyk verskriklik noukeurig na hoeveel dra die wingerd en 2023 was net een van daai jare wat alles absoluut perfek uitgewerk het. Ek dink nie ek het in my lewe al sulke mooi druiwe gesien nie. Dit het soos ouma se plastiek ornament druifies gelyk wat daar in die voorportaal in die bakkie lê. Daar's Sjoe. niks wat ons uitsorteer het nie. Dit was fantasties. Alles het volgens plan geloop. 3 dae nadat ons hierdie druiwe gepluk het, toe sak daar 50 mm se reën in die vallei uit. Oeh. So alles het gewerk. Dankie En- tog. Ja. Dit is dan en nou 'n maar. heel moontlike rede hoekom ons ons moet trots wees op om te kan sê dit is die enigste 5-ster Pinot Noir en Platters uit die hemel en aarde vallei Vir jou. Ja. van 2023, maar dit is ook die ander ouens het die reendeel gekry waar ons in af was en dit was ook toegeskryf, dit word toegeskryf hoekom is ons die koudste in die vallei, maar ons pars eerste as gevolg van ons praktyke wat ons volg. Ja. Met ons gaan nou nie op daai detail in nie, maar dit was nog, weet jy wat is vir ons
sit ons in 'n baie lekker posisie nou om vorentoe te kyk, om te voel ons is op die regte plek met Pinot. Ja. Ons het nou onlangs 'n Pinot Noir proe gehad van ons eerste een af 2021 tot 2025. En ons het dit blind gedoen met 'n klomp proeërs wat nogal verstaan. En 2023 wat nou die 5-ster wyn was, het derde gekom. Ja. 2024 het eerste gekom wat ons nog moet vrystel en 25 wat toe net in die bottel was, het tweede gekom. Wat vir ons in 'n fantastiese baie opgewonde maak oor ons pad vorentoe met Pinot. Och, dit is regtig 'n lieflike wyn en ek het nou 'n Cape Blend geproe, 'n Kaapse versnit. Hy gaan vir ons 'n bietjie daarvan vertel. Ek dink ek het al so een Nee, geproe. so. Die mondgevoel is iets heeltemal anders vir my en dit is ook ter ering natuurlik professor Abraham Perelt en professor Chris Olfer, maar hy kan ons daarvan vertel nadat ons hoor wat is jou gunsteling koservaring. Maak jy ook so kos Ja, en dit kos sal- by die huis? Was er daai steak wat jy moes braai met net Dit die was nou sout nie op? daai Versop. steek nie, maar jy beweeg in die regte rigting. Ek moet sê my beste kos en wynervaring was twee afsonderlike geleenthede gewees, maar op dieselfde trip Argentinië toe gewees. Waar ek vir die eerste keer wyn gewys in 'n streek gekom het wat so droog is soos die Karoo, wat hulle hierdie ontsettende klomp water vang uit die Andesberge uit en dan vloed besproei hulle wingerde in die woestyn. Sjoe. Jy sit onder hierdie berge en is 35 grade in die somer en jy kyk op, ek wil amper sê jy kyk 45 grade op deur is hierdie kolossale Andesberge met permanente sneeu op en is die skoonste en die beste kwaliteit water wat jy aan kan dink. En is so 'n uitdagende area om in wyn te maak, maar hulle maak wyne met hierdie ontsettende diepte en konsentrasie en maar nog steeds elegansie en balans. Dit van daai wynkellers wat ons besoek het en vir al die kleiner ouens wat regtig hulle kwaliteit goed bestuur is onwerklik en ek dink een van my absolute top ervarings was gewees by Zucardi daar in die Uco Vallei en dan El Enemigo nader aan die stad. Maar in daai selfde met dieselfde toer soontoe het my skoonpa het ook so 'n klein lappie tafeldrywe. So 'n 5 hektar plaasie en daar is 'n ou oom, ek dink hy is so oud soos wat hy's 2 jaar ouer as wat my ouma is. Hy's vir jaar 96. Hy boer daai stukkie tafeldrywe boer hy al vir 55 jaar. Sure. My skoonpa het die wingerd gekoop en hy het vir hom en sy vrou in hulle huisie net so aangehou. Hy klap die sweep, sy knie het nou al ingegee. Hy skop vir homself op 'n fiets daar rond en klap die sweep tussen die jong manne wat die werk in die wingerd moet doen en daai plaas is pynlik netjies. En toe ek die eerste keer oor is en ek gaan kuier nou vir wat potensieel aanstaande skoonfamilie kan wees, hoor hy toe van hierdie Suid-Afrikaner en hy sê vir my skoonpa, maar luister, die ou moet by my kom braai. En natuurlik gaan ek nie nee sê nie, maar ek bedoel die Engels is uil gesaai. Op daai stadium kon ek nog nie 2 Spaanse woorde aan mekaar vleg nie. En ons is uit na die noorde van Mendoza toe, waar die plaasie is. En die ou oom en sy vrou onthaal nou vir ons. Nou, sy vrou maak eers die empanadas, dis nou die halfmaan pastytjie met die beesvleis in wat ontsettend lekker is. So jy moet jouself al klaar inhou om hierdie heerlike tuisgemaakte empanadas wat in 'n houtstoof gebak word. Jy weet so daai rokerigheid is klaar in die empanada. Nou moet die oom vir ons vuur aansteek en ons moet nou begin braai. Ons drink die koue wyn wat nou maar van die groot keller om die hoek afkom. Dit het niks met die saak uit te waai nie, maar daai oom net daar, ek bedoel jy sit op hulle voorstoep en is hierdie vaalgrys verf net soos wat jy in die Karoo ook kry. En net daar kom hy met 'n armpie hout aan en hy gooi die arm hout net so op die grond neer en hy staan teen, hy is 92 gewees daai stadium, buk hy af en hy steek sy vuurtjie aan met net koerantpapier,
staan hy oorgebuk, steek sy vuurtjie aan, toe die vuur uiteindelik uitgebrand is dit net 'n staan rooster wat bo op die vuur gaan, en dit is die grootste stukke vleis wat jy in jou lewe al gesien het, wat hy op die rooster gooi. Maar, toe dit nou uiteindelik van die rooster afkom, nou is ek die eregas, ek stel 'n huildronk in en ek bedank die braaier, en ek kry die eerste keuse om my stukkie vleis te kies, en hy sal dit vir my sny, en hy sny vir my hierdie vleis, en dit is die sappigste, geurigste beesvleis wat ek in my lewe al geëet het. Nou weet ek nie of dit nou maar net die jy weet die omstandighede was, dit is maar die altyd storie, deel daarvan, ja. maar dit was die Interessante gasvrye braaitechniek, die wag en jou vuur amper uitbraai en jy braai steak. Ja, maar dit is nou groot hompevleis, so dit gaan lank en stadig, maar ek bedoel, die Goed, oom ja. se goedhartigheid om sy huis oop te maak, en vir my ons kan nie 'n woord met mekaar praat nie, maar hy wil vir my innooi, en hy wil vir my sy beste voorlê. Dit is hands down. Kommunikasie deur die liefde vir kos en wyn. Dis seker, dit is my gunsteling manier. Jy weet, dit is mos nou maar mense Dit hoef nie altyd. liefdestaal, ja. Vertel vir ons van die professore. Dis die mooiste storie daai. Ek sê vir jou, jy het jou gat in die botter geval tussen die twee familie wynmakers, vaderland, plaas in Argentinië, plaas in Suid-Afrika, skatryk siel daai. Net die geld En ek begin my ek sê vir jou, empire as die suurlemoene hang in ons agterplaas, voel ek skatryk. Want dit is jy wou gesê en het, ek begin my empires op 52. Hallo. Ja, jy het hom nou mooi gebou. Die ouens toe ek by Hermanus Pietersfontein weg is, lees ek toevallig 'n storie van Robert Mondavi, Ja. wat sy empire op 52 begin het in die Napa. Hy het mos nog maar die Napa op die map gesit, glo. En nou sê hy, ons hier, maar jy's nou weg daar by Hermanus Pietersfontein, en jy is al 52, sê maar Robert Mondavi het sy empire op 52 begin, ek kan myne ook mos, niemand hoef vir my te sê hoe groot my empire moet wees nie. Ja. En so gaan dit maar, ons glo is less is more, jy weet, dis ja. not big, bigger is better, so dis maar ons filosofie. Vertel ons van die unieke Cape Blend. En soos ek sê, ek sien dit hier op die webblad, die mense kan dit nie meer koop nie, of hoe? Jy kan hom koop, Okay. hy's net baie beperk. Okay. Ons maak 3 vaatjies, ons het 'n 3 vaatjie wingertjie. Ek wou iets gemaak het deur die tyd 2016 vir die Cape Winemakers Guild, vir die veiling. Iets totaal, daar wou ek nou heeltemal uit die boks uit gedink het. En ek het lank gesit, dan sit my vrou en vra sy vir my baie, luister, jy sit dan nou hier in die winter met jou komputer, wat maak jy? Ek sê, ek maak wyn. Sê my, jy kan mos nie nou die tyd van die jaar, ek sê my, ek maak planne. Ek moet plan, ek mag jy planne uit daar, ek soek idees en goed. Begin ek dink aan 'n wyn vir die gilde, want ek wil, as 'n ou klein is, glo ek, is dat jou platform om iets baie spesiaals op die veiling te sit. Ek sê nie, Kanonkop moet die Paul Sauer gaan herontwerp vir hulle gildewyn nie. Inteendeel, hy het mos nou klaar al die glorie. Maar vir ons kan ons kan dit doen. En ek kry toe die idee om hulde te bring aan ons groot geeste van ons wingerdboubedryf. Nie wynkant, die wynmakers se koppe is klaar groot genoeg. Hulle kry meer as genoeg erkenning. Ja. Maar daai ou wat elke dag in die son staan, daai ou wat sorg dat jy goeie druiwe het om goeie wyn te maak, hy kry nie genoeg erkenning nie. En toe dink ek aan die geeste, soos die twee professors, wat cultivars gekry het. Nou, ek was baie bevoorreg gewees om vir professor Orfer, seker 2 weke voor sy dood, het Vera sy dogter vir hom na my toe gebring. Hy wou novel proe, en ons het novel op Hermanus Pietersfontein gehad, waar ek en die Barto wat versnit gebruik het, en hy wou kom novel proe. Die arme oomse gestel was, jy kan sien, die ou is moeg nie, maar sy brein was net skerp, next level, en hy het vir my so baie stories vertel. En toe kry ek, toe dink ek, ek gaan 'n versnit maak van Suid-Afrikaanse cultivars. Toe begin daai ding met hy net maar ook vertel het van die Shiraz en die Viognier Couvrement. Toe begin ek dink aan, hoekom kan ons nie met Pinotage en Novel iets doen nie? Ongeag van die voordele wat Viognier vir Shiraz gee, ek wil net kyk wat se geurprofiel gaan die
die waxy bubblegum karakter van ryp novel na die partytjie toe bring saam met Pinotage om daar 10%, ons het eers 20% sap afgetrek van die Pinotage en dit dan met ryp novel vervang om met 'n bietjie meer struktuur te gee. En toe het ons 20% Robernay bygesit. Nou Robernay, luister, dis 'n kruising tussen Cabernet Sauvignon en Alicante Bouschet, wat die enigste een van die min rooiwyn kultivars is met rooi sap in die wêreld. Dis Portugees. En Robernay het daai geen oorgeneem. Dis nie 'n rooi kultivar nie, dis swart. Hy vlek jou hande die oomblik as jy net in 'n korreltjie vat. Ja. En jy kan sien hierdie wyn se kleur is next level, nee. Maar as jy die wyn proe, is daar tog 'n mate van elegansie en dat jy al die wyn nou kan drink. Baie. Maar hierdie wyn gaan baie goed verouder. En dit is trots Suid-Afrikaans en ons kan roem daarop dat dit ook die eerste van sy soort in die wêreld is. Ek soos ek sê, die oomblik toe ek kom proe, toe dink ek, wag, dit het ek nou nog nooit geproe nie. Julle baie dankie. Ek moet nou saamval, dis die langste episode wat ek nog opgeneem het. Ons is by 'n uur en amper 50 minute. Sterkte met jou koppie en Nee, ek is mal daaroor. Nee, wat ons edit vinnig. Gesondheid, baie dankie. Alle sukses in toekoms. Groete vir Sonyn, vir Sol, Sol en Sonay. Ek dink hulle moet 'n wyn bekendstel. Baie dankie vir die werk wat jy gedoen het in die bedryf Bartu. Baie dankie jy vir weet jou. in die feit dat jy altyd net vorentoe kyk en positief is. Dit is regtig, dis wat ons nodig het. In Suid-Afrika is nog eens gepraat oor die bedryf nie, maar dit doen ons elke episode. So ek dink julle sal baie soortgelyke dinge sê. Sterkte met die wat voorlê. Groete vir die kenners. Ja. En dat die jongste met die enkel sake nou nie te sleg voel nie. Nee. Is nou nie skuld, niemand se skuld nie. Ja, nee, en die enetjie wag nog vir sy beurt. Hy sê as As hy- oupa uit daai ja, nee. boot uit is, dan klim hy op hy Vespa en hulle ry saam. Ek kry die ander enkel. Nee, asseblief nog nie dit doen nie. Gesondheid julle. As hy En cheers, dankie. Liefde vir die toekoms van die bedryf. Selfde, dankie. Wat 'n voorreg weer eens. Baie dankie vir die besoek in die ateljee Bartu en Pieter Willem. Dit is so lekker om met hulle te gesels en te hoor van die toekoms. Maar dit is tyd om af te sluit vir vandag se Die Reine Wynheid met my wynfeit vir die week. En ek het begin met daardie wyn vir die week, die Nederburg Anchorman. Die naam, die Anchorman of Ankerman, vereer Philippus Wolfaar, die stigter van Nederburg in die Parel in Suid-Afrika. En hy het die landgoed in 1791 gekoop en was een van die eerstes in die streek wat Chenin Blanc geplant het. Op daai noot, totsiens, sien jou weer volgende week. Lekker luister na al die episodes. En onthou jy kan my kontak, brink by rsg.co.za.